Dan kom ons by die kerk van Laodicea, die lou, warm kerk. So as jy gevolg het, hier is ons. Okay. So spoiler alert, hierdie praat van die moderne kerk. En hy het hulle probeer die evangelie gegee. Hy het 'n jaar en 'n half, 2 jaar spandeer net om hulle dialek aan te leer. Okay? Tussen daai mense in hierdie oerwoud gaan sit hierdie ou en hy leer vir hulle die goed aan. Nou, hoe kan daai mense hom beskerm of aanklank vind by hom? Hy kan vir hulle metaal wapens gee. So dit is belangrik. So, een van 7 wegrapings. Ek gaan vinnig hier deurgaan. Ons gaan volgende week in diepte oor die wegraping praat. Hierdie is net om vir jou so gevoel te gee, net opgewonde te maak oor volgende week. Harpazo is die Griekse vertaling van wat ons sal noem 'n wegraping. Dit beteken om weggevoer of to caught up. In Latyns is dit basies iets soos rapturo. So dis waarvan ons die woord rapture kry. So in die Bybel wat jou diskwalifiseer van bediening af. As jy byvoorbeeld op jou vrou verneek het, is jy gediskwalifiseer van bediening af. Maar omdat ons nie meer 'n roeping na heiligheid het nie, gaan jy ons net aan. Maak 'n nuwe kerk oop, kry nuwe lede. Dis onaanvaarbaar. Dis waarteen Paulus ons waarsku in 1 Timoteus 3. Hy gee vir jou die riglyne van wat jy moet wees om 'n pastoor te wees. Nou, een goeie balans sien van negatiewe en positiewe goeders. En dit het my dadelik laat dink aan die deel wat Paulus vir ons sê in 2 Timoteus 4, wat hy vir ons sê hoe 'n preek moet wees. Dan sê hy, preach the word. Hy sê ons moet die woord preek en dan sê hy, be instant in season and out of season. Hy sê, of jy nou voel om die woord te preek, of jy nou goeie by is of in 'n slegte by is, jy moet die woord preek en dan sê hy, reprove, rebuke en exhort. So wat jy daarby hoor is, 2/3 van preke is negatief. 2/3 van preke is reprove en rebuke. Dis om mense uit te wys van hulle sonde, is om te wys die pad waarop jy is verkeerd, volg eerder hierdie pad. Maar dan is die exhort deel natuurlik weer bemoedigend. Dis positief. Dit gaan jou bemoedig om die regte pad te loop. Jy gaan sien in hierdie 3 hoofstukke wat ons vanaand behandel, is daar 'n lekker mengsel van dit. Dit gee vir jou 'n goeie balans van hoe die hele Bybel eintlik geskryf is. Dan wil ek ook met julle deel. Ek weet nie wie van julle ken vir Wes Half nie. Weet julle wie's dit? Die teologie nerd sal weet wie's dit. Maar snaaks genoeg, laasweek staan ek hier saam met Nicole en ons praat oor Wes Half. En ek sê vir hulle, jy weet, ek sal van sy goed rekomend. Nou kom ek sê vir julle so, ek sal hom rekomend op die vlak van apologetics om jou geloof te verdedig. Ek sal hom rekomend op die vlak van 'n historian om vir jou vir al die geskiedenis van die Bybel te leer. Hy's baie goed met dit. Dis waarna hy sy doktorale werk en hierdie goed gedoen het. So vir dit sal ek hom rekomend. Maar ek het vir hulle gesê, ek is versigtig oor van sy teologie en sy teologiese oortuigings. Van die goed wat hy gesê het my laat 'n rooi vlaggie opgaan. En wragtig waar daai volgende dag, my woorde was nog nie koud toe ons hier gepraat het nie. Toe bring hy 'n video uit waar hy sit saam met 4 nie-Christen ouens wat eintlik soos comedians is. Hulle is komedie ouens, hulle maak grappe, maar hulle vloek en hulle laster, hulle doen al hierdie goeie. So toe gaan sit hy by hierdie ouens om nou vir hulle half die evangelie te bring. Nou ek wil jou nie eintlik voorstel om dit te gaan kyk nie, maar as jy wil 'n goeie idee het van wat ek praat oor vanaand en waar hierdie kerke gaan, is dit eintlik 'n baie goeie opsomming van hoekom ons so diligent moet wees in die woord. Hoekom ons so dit moet bewaar, want dit is 'n baie vinnige slippery slope om maar een stappie te neem in 'n liberale rigting en dan wat jy heeltemal van die kraans afval. En jy gaan sien byvoorbeeld van hierdie kerke, die kerk van Laodicea en die kerk van Sardes is presies waar dit gebeur. Maar in elk geval, my punt wat ek wil maak vir Wes Half, hy sit by hierdie ouens en hierdie ouens vloek. Julle sal sien in daai ding, hulle vloek en hulle laster, hulle doen al hierdie goeters en Wes Half sit daar soos 'n nat stuk spaghetti en sê niks nie. Verstaan jy? Dit voel vir my, hy staan nie regtig op vir ons geloof nie. Nou, die deel wat hy actually die evangelie gebring het, was nie bad nie, hy het dit mooi en goed en reg gedoen, maar die deel wat my die meeste bekommerd gemaak, is hoe hy gepraat het oor die hel. Want hy het vir die ouens laat verstaan, en jy kan self kyk, as jy dink ek vat hom uit konteks uit, hy het dit laat verstaan as die hel is net 'n simboliese, allegoriese plek. Wat ek nog die hele tyd vir julle try waarsku in hierdie hele kursus. Hoe meer ons die Bybel allegories maak, hoe meer ons dit as beeldspraak try, jy weet, een kant toe sit, hoe meer verloor ons die impak en die waarde daarvan. So gaan kyk dit self en sê jy sien, die manier wat hy die hel beskryf is net jy's verwyderd van God af. Nou, ons verstaan as Christene, en dit is baie sleg om verwyderd van God af te wees. Dit in homself is klaar sleg genoeg, maar vir 'n ateïs, hy gaan nie worry nie. Hy wil in any way nie deel wees van God of sy koninkryk of dit wat hy sê nie. Hy moet verstaan, hy gaan fisies brand. Daar's fisies vlamme in die hel. Jy gaan 'n fisiese liggaam hê wat elke dag gaan verkoel. Jy gaan in pyn en lyding en sit vir ewigheid. Dit is hoe die Bybel vir ons die hel
voorstel. So net daar maak dit eintlik presies die punt wat ek week 1 gemaak het van hierdie allegoriese siening van die teks van die Bybel lei tot ander probleme. En daar was ander probleme in die ding. Weishaupt het self begin vloek aan die einde om nou in te pas by hierdie ouens wat vir ons wys, ons moenie inpas by die wêreld nie. Ons moet uitstaan. En dit is net toe ek nou met Nicole hulle laasweek na die tyd praat, toe was dit vir my so amper toevallig, jy weet, dat in die week wat ek met haar gepraat het daaroor, kom hy uit met hierdie ding wat vir my meer laat verstaan het om versigtig te wees vir hierdie ouens, wat hierdie groot name het in ons evangeliese kringe. Maar julle sal mooi sien hoe dit presies inpas by ons boodskap vanaand. So ons gaan aangaan, ek wil net vinnig recap, ons is besig met die 7 kerke, so daar is al 7 kerke vir julle uitgeskryf, ons gaan vanaand die laaste 3 doen, Sardes, Philadelphia en Laodicea. Daar's 7 aspekte van elke kerk waarna ons kyk. Hulle naam dra elke keer groot waarde, dit sê vir ons baie van wat daai kerk voorstaan, wat by daai kerk aan die gang is, en as jy net die naam klaar verstaan, sal jy goeie insig hê van wat by die kerk aan die gang is. Dan 'n titel van Christus, baie belangrik, julle gaan sien, kyk bietjie deur Openbaring, net hierdie eerste 5 hoofstukke, hoe baie daar 'n titel van Christus voorkom, en hoe dit verander en 'n impak het op hoe ons daai teks verstaan. Net in hoofstuk 1 was al 24 titels van Christus, en in hoofstuk 2 en hoofstuk 3, waar hierdie kerke genoem word, die titel wat gebruik word vir Christus, kom uit daai eerste hoofstuk uit. En daar's 'n goeie rede hoekom hy vir hulle hierdie titel gee. Dis gewoonlik die oplossing, as jy die titel van Christus verstaan, vir daai kerk se probleme, vir hierdie negatiewe goeders waardeur ons hier gaan. So, na dit het ons 'n lof, iets positief wat hy sê vir hulle, dan het ons kommer, iets negatief, 'n waarskuwing of aansporing of exhortation, 'n belofte en dan die slot. He that have an ear, let him hear, en dan eindig hy altyd met dit. So, dis die struktuur wat ons nog die hele tyd volg, en ons gaan dit nou toepas op hierdie volgende 3 kerke. Saam met dit is al 4 vlakke van toepassing. So hierdie is belangrik om te verstaan, hierdie brief, elkeen van hierdie briewe is geskryf vir 'n fisiese kerk van daai tyd. Toe Johannes gelewe het hierdie kerk bestaan, en hy het dit geskryf met issues wat hulle gehad het in daai tyd. Dan moet ons verstaan, hierdie is soos 'n rapportkaart vir alle kerke. So alle kerke kan dit nou vat en toepas. Ek praat van alle kerke in ons tyd, en ek praat van alle kerke van al 7 daai kerke en die kerke wat bestaan het in Johannes se tyd. En dan is daar ook 'n persoonlike toepassing, iets vir jou, iets wat jy moet verstaan en jy moet toepas in jou lewe. En dan die kontroversiële ene is die profetiese een. So 'n ou met enige siening, selfs allegories in hierdie goed, sal redelik met my saamstem oor daai eerste 3. Dis die 4de een wat dalk probleme gaan veroorsaak, en dis die 4de een waarmee hulle issues sou hê. Nou ek gaan vir julle vanaand wys, as ons klaar is met al 7, die tydsperiodes wat ons kan sê hierdie kerk was teenwoordig in die laaste 2000 jaar. En die groot ding hoekom ek dink dit is waar, en hoekom dit 'n profetiese implikasie het, is, as dit in enige ander volgorde was hierdie kerk, het dit nie gewerk nie. Maar dit is presies in daai volgorde. So dit is vir my 'n baie goeie aanduiding dat hierdie profeties is. En as dit waar is, dan gaan ons sien dat die kerk van Laodicea is die kerk waar ons vandag is. Dis natuurlik, as jy dink hierdie ding het 'n profetiese waarde, dan is die volgende vraag wat jy vra, maar waar pas ons in die prentjie in? En ek wil dit vanaand vir julle wys. Ons eindig nou met hierdie Laodicean kerk. So hou dit in jou agterkop. So ons is hier by die kerk van Sardes of die dooie kerk. So hier het ek vir julle 'n foto geëd. Ek sien van die ouens hou van foto's, so dis hoe daai kerk vandag lyk. Lyk goed, nê? Nie regtig nie. Hy's heeltemal vernietig. Julle gaan nou sien hoe dit inspeel. So as jy gaan sien, hierdie 7 kerke bestaan vandag, of hierdie 7 plekke, hierdie 7 dorpe, en hier is dit net vir jou idee hoe dit in Turkye lyk en waar hulle gesituate is. Dis nou waar hulle geleë is, en die posisie wat Sardes hier inneem is belangrik, want julle sal sien, dit was 'n baie ryk kerk, en dit was 'n plek tussen baie ander kerke, baie ander stede, waar handel gedryf was, en dit het veroorsaak, soos die kerk van Thyatira is bo hom, Philadelphia, en deur hierdie kerk, of deur hierdie stad, kon hulle baie handel dryf, en dit het gemaak dat hierdie kerk, of hierdie stad floreer, dat die stad van Sardes gefloreer het. So ons gaan eers 'n bietjie kyk na die geskiedenis. Julle gaan nou sien hoekom dit relevant is. Dit pas baie mooi in om te verstaan wat by hierdie kerk gebeur het. So soos ek nou gesê het, dit is strategies geleë tussen 'n klomp van hierdie ander kerke en van hierdie ander stede. Was 'n baie ryk stad. Goud was gevind in 'n rivier naby Sardes wat gelei het totdat hulle floreer het. Hulle het 'n baie ryk koning gehad. En hier is die ander groot ding is, dit was baie goed beskerm. Die stad van Sardes is hy aan 3 kante van hom was dit op 'n afgrond. So dit was baie moeilik om dit in te val. Dit is oninneembaar, is hoe hulle dit beskryf het. Soos ek belangrik daar sê, amper oninneembaar. Jy sal nou sien dat die stad het toe geval, maar in Engels is dit impregnable. So hulle het geglo, niemand kan ons stad aanval nie, want ons het net een kant om te verdedig. Die kante by die klifs, die kante by die afgrond, kan niemand ons aanval nie. En ook, het is geleë op 'n 300 meter hoë koppie, so hulle was baie goed
gesitueer. As enigiemand hulle sou aanval, is dit moeilik, want jy moet nou van onder af opkom, en jy kan nie van die kraans afkom nie, die deel wat by die see is nie, jy kon net van een kant hulle aanval. So hulle het hierdie valse gemaklikheid in hulle gehad, om te sê, maar luister hier, ons is eintlik goed, jy weet, ons is eintlik veilig, ons is eintlik solid. En dis presies die gedagte wat baie mense in die kerk, en wat baie kerke het. Hulle dink, hulle is gevestig in die Here, ek gaan kerk toe, ek lees my Bybel, en is oppervlakkige goeders waarna hulle gerusheid kry, sonder dat hulle regtig verhouding met die Here het. So dit is die rigting waarna ons dink, net dat jy verstaan hoe die stad geleef was, hoe die geskiedenis van die stad gelyk het. So jy kan net van een kant af aangeval het, wat hulle nie geweet het nie, wat hulle nie op aandag gebring het, is die kraanse was gemaak van klei, so dit kon gebreek word, dit kon verval, dit kon met tyd verweer het, en wat gemaak het dat die stad aanvalbaar was, jy kon dit aanval. So net soos ek daar gesê het, 3 dele van die stad het by die kraans geleë. Nou die eerste keer toe hierdie geval het, toe die stad van Sardes geval het, daar's ander dele wat jy ook in die geskiedenis kan gaan oplees, maar ek het nie genoeg tyd om in alles van dit in te gaan nie. Maar een deel was in 549 voor Christus, het Sardes geval soos 'n dief in die nag. Die sekulêre ouens het hierdie ding beskryf as die manier wat dit geval het, is soos 'n dief in die nag. Wat ons natuurlik sal sien, het klomp eskatologie impak. Dit is 'n groot deel van eindtye wat ons hoor, Christus kom terug soos 'n dief in die nag, en hierdie hele konsep. Hulle was nie waaksaam en noukeurig nie. So die groot ding hoekom Sardes geval het, is hulle het nie gekyk nie, hulle was nie waaksaam met wat aangaan nie, en hulle was nie noukeurig om hulle stad te verdedig nie. Dis die 2 goeters wat jy sal sien in hierdie brief, hoekom hulle geval het. Maar hoekom dit geval het, soos 'n dief in die nag, wat gebeur het is, die ouens wat Sardes wou aanval, het gesê, hulle het vir die soldate soos 'n prys aangebied, en gesê, as julle deur hierdie klifs daarop kan kom, om by die stad uit te kom, as een van julle dit kan doen, dan gaan ons jou klomp geld gee en hierdie tipe goed. Toe sien een van die ouens 'n soldaat wat van Sardes sy helm het laat val het, en dit het afgerol, en toe sien hy hoe hierdie ou by die berg afgeklim het, sy helm het gekry, teruggegaan het, en toe sien hy, hier's 'n gaping wat ons kon gebruik. En toe het hulle dit gebruik om soos 'n dief in die nag die stad toe nou in te neem. Julle kan self 'n bietjie daai geskiedenis gaan oplees, maar jy sal nou sien hoekom dit relevant en hoekom dit belangrik is vir wat ons lees in die Bybel oor hierdie gemeente. So die groot ding van Sardes is, wees wakker, watchful en noukeurig. Die Satan wil jou vernietig. Dit is die boodskap wat ons hier uit moet kry. So ons gaan begin by vers 1. So ons is hier by Openbaring 3 vers 1. And unto the angel of the church of Sardes write, these things saith he that have the 7 spirits of God and the 7 stars. I know thy works, that thou hast a name, that thou livest and art dead. So, wat hy hier vir ons sê is, these things say he that have the 7 spirits of God. Ons het al hierdeur gegaan, dit het ons gelees in Jesaja 11 vers 2. Nou as jy my interpretasie daarvan volg, of nie net my interpretasie, baie ouens sien dit so, dat dit praat van die Heilige Gees. Is die ding wat hulle gekort het, is die Heilige Gees. Die Heilige Gees moes deel gewees het van hoe hulle hierdie stad, hoe hulle hierdie kerk bedryf het, dan sou hulle nie in die negatiewe goed ingegaan het wat hulle ingegaan het nie. Dan sê Jesus ook vir hulle, I know thy works. Julle sal sien, dis in elke een van hierdie briewe. En dit is ook bemoedigend, in die sin van, Christus weet alles wat ons doen. Daar's niks wat ons vir hom kan wegsteek nie. Hy weet alles wat ons elke dag doen, wat ons dink, en ons gaan op die ou ende geoordeel word daaroor. Maar hy sê, hy waarsku en sê, ek ken al julle werke. En dan sê hy, thou has a name that thou livest and art dead. So hier is baie belangrik, as jy gaan kyk, ek het gaan soek, en julle kan self gaan tik dit in AI, gaan Google, probeer die betekenis van die naam van Sardes kry. Ek het nog elke keer omtrent vir julle 'n mooi betekenis gegee, soos Pergamus kan jy opdeel in 2 woorde, en dit beteken hierdie goed. Met Sardes kry jy dit nie. Jy kan so diep gaan soek as wat jy wil, daar is nie soos hulle stem nie saam oor wat beteken Sardes nie. Wat beteken die Sardes steen ook nie. So daar's ouens wat vermoed, die Sardes steen was baie skaars, en dit het op die ou ende soos common geraak. So dit was waardevol, en toe was dit nie meer so waardevol nie. Dit het algeheel geraak. So die hele punt daarvan is, jy kan gaan soek soos jy wil, maar die feit dat dit moeilik is om die naam te identifiseer, is reeds die punt. Dis reeds die punt van hierdie kerk. Dis 'n kerk wat 'n naam het sonder identiteit. Dis 'n kerk wat 'n naam gegee is, sonder dat hulle weet wie hulle is in Christus. So dis die fascinerende ding daarvan. Daar is nie 'n mooi ordentlike definisie wat jy kan kry van hierdie kerk se naam nie. Maar dis reeds die punt. Dis reeds die hele punt wat jy nou sal sien in hierdie kerk aan die gang is. Dan sê hy, be watchful. So hierso sien ons nou, dit is wat hy vir hulle
hy gee vir hulle die kommer en hy sê vir hulle, hier is die ding wat julle moet doen om dit op te los. Be watchful and strengthen the things which remain that are ready to die, for I have not found thy works perfect before God. So hy sê, julle werk is nie reg voor God nie, dis nie perfek voor God nie. Remember therefore how thou hast received and heard, and hold fast and repent. If therefore thou shalt not watch, I will come on thee as a thief, and thou shalt not know what hour I will come upon thee. So hierdie wat Jesus kom soos 'n dief in die nag. Ek dink daar's natuurlik baie maniere wat jy hierdie kan interpreteer. Vir my, wat ek dink die beste manier om dit te interpreteer is dat wanneer hy kom hy skielik. En wanneer hy kom hy onverwags. So baie mense sal hierdie interpreteer as hy kan op enige oomblik terugkom. So met ander woorde, as jy dit vat na Christus se wederkoms, dat hy nou op enige oomblik kan terugkom, dit is 'n manier wat jy dit kan interpreteer. Ek is meer gemaklik en ek dink die skrif, as jy aan die einde van hierdie kursus gaan sien, dat die regte interpretasie soos 'n dief in die nag beteken is skielik en is onverwags. Dis dieselfde met wat hier by die kerk van Sardes gebeur. Dis nie te sê, as 'n dief in die nag kom, daar's nie goed wat voor dit eers moet gebeur nie. Dis nie te sê, hy moet nie eers sy gereedskap bymekaar kry, hy moet beplan en dan aanval nie. So, wat ek probeer sê daardeur is, 'n dief in die nag is nie noodwendig gelykstaande aan, kan op enige oomblik gebeur nie. En julle sal sien hoekom ek dink dit belangrik is, as ons veral by volgende week gaan ons baie praat daaroor. Maar in elk geval, hierso sê in vers 3, Remember therefore how thou hast received and heard, and hold fast and repent. So hierso is ook, hulle het geleentheid om te bekeer. Dis nie dat dit verby is en alles is klaar nie, hulle het geleentheid om te kan bekeer. Hy sê vir hulle, die geleentheid is hier vir julle. En ek wil net gou teruggaan na vers 1. So in vers 1 het hy gesê, I know thy works, that thou hast a name, that thou livest and art dead. So let op, dat hy nie vir hulle sê, hulle siek nie. Let op dat hy nie vir hulle sê, hoorie, julle het 'n paar goedjies wat julle verkeer. Hy sê, julle is dood. Soos dit is 'n baie ernstige sê ding. Dis iets wat Jesus hulle opnoem en sê, hoorie, julle is nie net bietjie siek nie, julle is dood. Dis 'n dooie kerk. Julle is gone. Dit is vir julle verby, tensy julle bekeer. In vers 3 sê hy vir julle, as julle bekeer, dan kan julle nog uit hierdie ding uitkom. En ek dink daai bekering is baie meer individualisties. So julle gaan sien, die kerke, wat ek dink val onder hierdie, ek dink is klaar verby. Ek dink, baie van die kerke wat ons vandag ook sien, en ek gaan laat julle eie afleidings maak. Ek gaan nie 'n spesifieke denominasie noem nie, maar ek gaan vir julle sekere karaktereienskappe gee, van kerke wat ons vandag sien, en jy gaan self jou gevolgtrekking kan maak om te sê, hierdie kerk is dood. En ek dink hy is op so 'n vlak dood, dat dit nie gaan terugkom nie. Die individue in die kerk kan bekeer, hulle kan draai na Christus, natuurlik. Maar die kerk in homself, dink ek, is so ver by die afgrond, dat hy nie meer kan terugdraai nie. En ek dink dis die waarskuwing veral wat ons kry in die brief van Sardes, en dis wat dit so half skrikwekkend maak. Dan gaan ons aan na vers 4. Thou hast a few names, even in Sardes, which have not defiled their garments, and they shall walk with me in white, for they are worthy. Vers 5. He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment, and I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. So hierdie vers is baie keer misgeïnterpreteer en misverstaan. Ouens gebruik hierdie vers om te sê jy kan jou redding verloor. Nou ek het al oor en oor huis toe gehamer dat ek glo nie jy kan jou redding verloor nie. Ek dink is 'n belangrike core doktrine van Christendom. Dat wanneer jy eers gered is, wanneer jy regtig in Christus is, het jy dit vir ewig. Wanneer ons sê jy het die ewige lewe, sodra jy sê jy kan dit verloor, is dit nie meer ewig nie. So die ewige lewe het geen betekenis as jy sê jy kan dit verloor nie. As 'n ding ewig is dit ewig. Maar om hierdie reg te interpreteer, so hierdie ouens sê o nee, wat hy hier sê is, as jy nie overkom nie, dan gaan jou naam uit die boek van die lewe gevee word. So die eerste ding wat ons moet verstaan is, dis presies nie wat hy sê nie. So kyk wat sê hy daar, hy sê, I will not blot out his name out of the book of life. Dis wat hy sê, I will not. So as jy die teenoorgestelde wil aanneem, dan moet jy sê dit is eintlik iets buiteskrif. Dis nie wat hy vir jou hier sê nie. Jy kan dit aanneem en dalk is jy reg, maar die punt is, dis presies wat hy nie sê nie. Hy sê, overkom, en dan sal jou naam nie uit die boek van die lewe gevee word nie. Ook, wie is die overkomer? Ons het laasweek gepraat daaroor, dit is 1 Johannes 4 vers 5 tot 6. Dink ek sê daai quote reg. Dit is waar hy vir ons sê, hy wat in Christus is, hy is die oorwinnaar. Hy oorkom, hy is die overkomer. En onthou, Johannes skryf Openbaring, so hy weet wat 'n overkomer is. So dis iemand wat in Christus is. So net dat jy weet, hierdie deel sê, hy wat in Christus is, sy naam sal nie uit die boek van die lewe gevee word nie. Dit is die ding wat hy hier vir ons sê. En weer eens, hierdie is 'n boodskap wat direk vir hierdie kerk geskryf is. So ons moet versigtig wees om dit natuurlik direk op ons toe te pas in enige manier wat ons wil. Ek dink ons kan, ek dink dit is vir ons bedoel, maar ek sê net, dis eerste bedoel vir hierdie kerk. Maar dis die belofte wat hy vir hulle gee in vers 5. Ek het nou gesien,
Om een of ander rede het ek 3 of 4 slides hier verloor. So as ek hierdie ding vir julle gee, dis hoekom ek nou net dit hier gelees het. Ek sal net weer gaan kyk op my rekenaar hoekom dit gebeur het, maar die ouens vir wie die slides wil hê, dit sal julle kry daar. So die belofte is in vers 5 soos ek nou deurgegaan het. En dan is die boodskap aan hulle, wees wakker, wees watchful en noukeurig. Wees diligent, wees noukeurig in die manier wat jy die Bybel bestudeer, dat jy die woord kan verstaan en opstaan teen die valsheid en die verkeerde goeders wat oor jou pad kom. So wees die oorwinnaar, en dan is die slot in vers 6, he that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Dis die slot. Nou hier is die ding vir ons kerk vandag, hoe ons hierdie kan sien ons kerk vandag. Baie mense is geïnteresseerd in kerk. Daar's sekere statistieke wat vir ons gewys het dat meer mense gaan kerk toe vir die eerste keer as nog ooit omtrent in die geskiedenis. Van die goed sê tot 50,000 mense gaan nie kerk toe per week wêreldwyd. Die slegte ding is net so baie soos wat ingaan, gaan weer uit by die agterdeur. So met ander woorde, mense gaan kerk toe, maar wanneer hulle daar is, besluit hulle om weer, omdat hulle in die afgrond gelei word, besluit hulle om weer uit te gaan. So hierdie het ek het dadelik aan hierdie prent, julle het seker al hierdie meme gesien, en dit het vir my baie mooi opgesom wat in baie kerke vandag aangaan. So hulle is aangetrek deur hierdie ervaring. Jy weet, ons het al die ligte en ons het al die rook en dis hierdie ongelooflike ding en jy het hierdie emosionele koneksie, maar daar's geen diepte in teologie nie. Daar's geen diepte vir jou om regtig te groei in Christus nie. En daarom hou hierdie ouens vir 'n ruk totdat daai spiritual high laat sak en dan hang hulle nie meer daar rond nie. So hierdie is 'n roeping vir ons om terug te kom by 'n regte verhouding met die Here te bou. En ja, ek dink net hierdie prent sit altyd in my kop as jy dink aan hoe hierdie kerk beskryf word. So hier is die slides. Die naam is onseker. Ek weet nie hoe dit gedoen het. Okay, kom ons gaan net gou vinnig hierdeur. So hier is 'n direkte quote oor wat met die naam aangaan. Die naam Sardes het nie 'n direkte Hebreëse of Griekse vertaling wat 'n spesifieke geestelike betekenis oordra soos sommige ander Bybelse name nie. Tog in konteks word die betekenis daarvan dikwels afgelei van sy reputasie en toestand soos in die skrif beskryf. So dis wat ek basies nou vir julle verduidelik het. So ja, daar wat ons gepraat oor die Heilige Gees, en daai vers en natuurlik die lof is uitgelaat. Niks is positief te sê oor die kerk van Sardes nie. Jesus het reeds gekies om, as jy al die goeders volg, daar was nog van elke kerk iets positiefs gesê. Die kerk van Sardes het nie iets positief gehad om te sê nie. Hulle is nie siek nie, hulle is dood. Soos ek gesê het, vers 2 tot 3 wys vir ons, soos die kraanse weggeëet word, begin die kerk wegval. Soos wat daai kraanse van klei gemaak is en daai kraanse begin wegval en die vyand kan daar inkom, net so begin die kerk wegval en in alle boosheid ingaan. Maar hulle kan nog bekeer. Vers 3 gee 'n bietjie hoop vir die ouens en sê, hy moedig hulle aan, bekeer, draai weg van al die slegte deel daarvan. Nou is die vraag wat ek wil vra is, hoekom sien ons vandag net so baie sonde in die kerk as buite die kerk? Die skei syfer in die kerk, buite die kerk is dieselfde. Die dwelmgebruik in die kerk, buite die kerk, selfde. So ons moet kyk na hierdie en vir onsself vra, hoekom is ons oneffektief om mense te bereik in die kerk? En dit kan jy vir jouself sê. Ek sê nie is vir elke kerk in elke stad oralste so nie. Ek dink sekere kerke doen natuurlik beter as ander, maar ons moet onsself vra, wat gaan aan? Laat daar nie 'n impak gemaak word nie. Hoekom word mense nie gedryf na heiligheid nie? 'n Groot deel van ons Christen pad wat ons moet loop, moet ons lei na heiligheid. So dit sê vir my, daar's iets fout in ons teologie. Daar's iets fout in die manier wat ons preek, daar's iets fout in die manier wat ons mense nader vir Christus. Daar moet 'n ding vir jou wees van wanneer ek van die pad af stap, dan gaan my gewete my opvreed. Ek moet gebroken wees oor my sonde. Gaan lees Psalm 51 en hoe Dawid gereageer het toe hy gesondig het. Jy weet, ons het nie dit nie. Dis soos, ek het nou gesondig, ag, maar dis nie 'n groot storie nie. Jy weet, ek vra vir vergifnis en ek gaan aan. En die slegte ding is, daar's pastore wat ook hierdie tipe goeters doen. Hierdie is wat ek nou gesê het. Daar's kerkleiers wat byvoorbeeld verskriklike goed, hulle het op hulle vrou verneek, hulle het met kinders jy weet, gelol, hulle het pedofilia beoefen en hulle draai om, trek na 'n ander dorp toe, begin 'n nuwe kerk. Gevolg bietjie, weet julle wie's Mark Driscoll? Jy weet wie's Mark Driscoll? Mark Driscoll het in Seattle in Amerika 'n kerk begin, Mars Hill. En omdat hy swak dissipline toegepas het aan daai kerk, is hy uit die kerk uit geskop. Hy is uit die kerk uit geskop en die kerk het platgeval. 'n Kerk van oor die 15,000 lede het oornag ten gronde gegaan. Daar's 'n hele podcast daaroor, as jy 'n bietjie gaan luister oor Mars Hill, maar die punt is, 2 maande daarna trek hy na die ander kant van Amerika, iewers aan die ooste kant, Seattle dink ek is aan die weste kant, en maak 'n nuwe kerk oop. Daar gaan hy net aan, asof niks gebeur het nie. Daar's sekere goed
dis nie dat ek sê elke pastoor gaan perfek wees nie, maar daar's sekere sondes wat as jy dit gedoen het, chom, jy's uit. As jy van die kerk se geld gesteel het, soos baie van hierdie prosperity ouens doen, is jy uit. Jy kan nooit weer in 'n kerk, jy kan weer gaan sit, jy kan luister en jou mond hou en na die preek luister, maar in jou lewe gaan jy nie weer bedien in die kerk. En maar sien jy, ons het van daai goeders verloor. En ek dink dit is baie van dieselfde ding wat ons sien hier in die kerk van Sardes. So, daar's goeders in ons hele begin van teologie, waar ons nou moet kyk, wat ons vir onsself die vraag moet vra, is ons besig om Bybelse kerke regtig op te rig vir Christus. En dit gaan vat dat ons sekere goeders moet sacrifice. En sekere goeders moet, nie net omdat 'n pastoor of 'n dominee goed preek en goed praat en mense bymekaar bring, kan ons hom nie daar hou as hy in ernstige sonde vasgeval word. Ons moet mekaar en dominees verantwoordelik hou vir die goed wat hulle doen. Is dieselfde met Steve Lawson. Jy ken vir Steve Lawson. Ek voel julle ken nie die mense wat ek ken nie. Wat se ouens kyk julle? Net Kenneth Copeland en die manne. So, Stephen Lawson dieselfde, hy het 'n solid kerk gehad, solid bediening, uit die woord van die Here gegee, gaan kyk sy preke, ongelooflik. En dit is uitgevind dat hy vir 5 jaar by 'n ander vrou gekuier het. En nou is hy maar hulle het hom daarom uit die bediening uitgeskop, maar my punt is, jy weet daar's groot ouens wat val. Ja, dit is kommerwekkend en ons moet vas staan met doktrine, met Bybel, sodat hierdie goeters nie gebeur nie. Nou, wat is die kerk waarvan ek praat? As ons kyk na die profetiese deel hiervan, ongelukkig is dit die kerk van die Reformatie. As ons gekyk het na die kerk van Thyatira, het ons gepraat van hierdie was die Rooms-Katolieke kerk, dit het omtrent tot hier by die 1400s was dit groot, en dan is dit die volgende deel, toe die Reformatie begin het, is dit eintlik die kerk waarvan ons hier praat. So, ek bedoel, ons is baie dankbaar vir baie van die Reformatie goed wat ons vandag het, en baie kerke volg hierdie idee van ons is protestante wat uit die Rooms-Katolieke kerk uitgekom het, maar ek wil vir julle 'n bietjie challenge, en dis nou nie net omdat ek 'n baptist is nie, maar gaan lees bietjie die geskiedenis van wat ek nou vir jou sê. Die baptiste was nooit deel van die Reformatie nie. Die baptiste was nooit protestants nie. Ons was van die begin af geskei van die Rooms-Katolieke kerk. Die groot ding wat hierdie skeiding veroorsaak het, is die Rooms-Katolieke kerk het begin klein doop. Dit was een van die hoofgoeders waarmee ons verskil het. Maar die baptiste het gesê, ons gaan aanhou bly, dis waar jy gaan kyk na die Donatists en hierdie hele geskiedenis van hoe die baptiste was. So met ander woorde wat ek probeer sê is, ons het nie uit die Rooms-Katolieke kerk uitgekom het nie, ons is altyd verwyderd. Ons het altyd groot gedoop en ons siening daaroor gehad. So, net dat jy weet, dis 'n interessante geskiedenis daarvan. So ek sien myself nie eintlik as 'n protestant nie, ek sien myself as 'n baptist van die begin af. So, maar ja, meeste van ons hoofdenominasies vandag is protestante wat uit die Rooms-Katolieke kerk uitgekom het omtrent hier in 1400s na Christus. So as ek praat van dit, praat ek van die denominasionele kerke, hierdie kerke wat onder spesifieke denominasies val, en dan veral die ouens wat beïnvloed was deur Calvinisme, Calvin, en hoe hulle soteriologie gebou is op Calvin se idees. So dit is hoofsaaklik die kerk waarvan ek hier gaan praat. So hier is die ding van die protestante, hulle het dalk goed begin, maar het begin wegval van die woord van God af. En wie eens, ek dink jy kan vir jouself 'n kerkdenominasie, en dit sal interessant wees as ek hierdie ding beskryf, en jy het 'n ander denominasie as ek in jou kop, dan wys dit, daar's groter probleme as wat ons net dink. Maar is daar 'n kerkdenominasie wat goed begin het, die woord van God vir mense gegee het, en nou heeltemal liberaal gedraai het. Wat nou heeltemal gegaan het en gesê, homoseksueel sal ons trou, homoseksueel sal ons, hulle kan in die preekstoel staan, hulle kan vir ons preek, ons het geen probleem daarmee nie, wat in direkte rebellie is van die woord van God. Daar's meer as een so denominasie, by the way, maar ek punt is, dat ons almal weet, daar is denominasies wat onder daai idee val. En dis nie dat ek sê, elke een van hierdie kerke is verkeerd nie, maar die oorgrootte narrative, hierdie oorgrootte storie, hierdie boodskap wat hulle is besig om te skryf, is een wat verwyderd is van die woord van God. En ons moet eerlik wees daaroor. Dis ongelukkig die rigting waarna die kerk op pad is. Maar weens hulle kan nog bekeer, hulle kan nog wegdraai. En weens ek dink dit is 'n roeping na individuele bekering. Ek weet nie of die grootendeels groot kerk dit nog kan doen nie. Ek dink hulle het so ver van die ware woord afgedraai dat hulle is in die moeilikheid. Alright. Nou een ding wat hierdie denominasies altyd na neig. Die eerste ding is hierdie wat ek sal noem 'n sagte hermeneutika. So hermeneutika het ons gesê is die interpretasie van die Bybel. 'n Sagte hermeneutika beteken hulle is bereid om baie goed allegories te maak. Soos ek aan die begin vertel het van Wes Huff en die idee van die hel is net 'n plek waar jy verwyderd is van God. Jy maak die teks allegories. Jy glo nie in 'n letterlike millennial koninkryk waar Christus gaan heers nie en dit het klomp ander teologiese impak. Dis tematies, hulle sien temas in die Bybel eerder as solid doktrine en woord en goeders wat ons kan volg. Hier is eerder net 'n breë tema of tipologie,
weet jy of daai ding reg gespel is nie, maar soos tipes in die Bybel. So hulle sal 'n tipe sien, wat nie altyd verkeerd is nie, soos Josef was miskien 'n tipe Jesus en al hierdie goeie, so daar is tipologie in die Bybel, maar hulle vat dit na 'n ekstreem plek in die sin van, hulle sien tipologie in die Ou Testament, en dan as hulle in die Nuwe Testament iets lees, sal hulle dit heeltemal herinterpreteer, en dink die Nuwe Testament sal totaal en al verander, hoe dit oorspronklik geskryf was. Alright, ons gaan nou nie in diepte daarin gaan nie, jy kan self dit gaan ondersoek, maar dis die beginplek van die probleme. Hoe meer allegories jy die skrif vat, hoe meer sal jy neig na verkeerde doktrines volg. Baie van hulle ontken dat Christus letterlik op die aarde gaan heers. Die meeste denominasies vandag sal dit nie sien as Christus gaan letterlik op die aarde heers nie. Nou weet ek het weer gesê, ek dink as oor die 1800 verwysings in die Ou Testament na Christus wat op die aarde gaan heers, en ons gaan in detail daaraan gaan in Openbaring 20, maar dis nie net Openbaring 20 wat praat daarvan nie, reg deur die skrif. En ek dink hierdie is 'n so belangrike konsep om reg te verstaan, want dis die ding wat jou gaan dryf na nog meer heiligmaking, as jy die koninkryk reg verstaan, en die koninkryk dat Christus letterlik op aarde gaan heers. En dan soos ek gesê het, hulle aanvaar homoseksualiteit selfs in die preekstoel. Hulle glo Christus is klaar met Israel. Hulle glo in hierdie ding wat vervangingsteologie is, dat Israel, ons het Israel vervang. Al die beloftes wat bedoel is vir Israel, is nou ons sin. En dit het klomp teologiese probleme. Die Romeine 9 vers 11 deel Paulus in detail daarmee, om te sê, Christus is nie klaar met Israel nie. Jy gaan veral sien, as ons by Openbaring 7 kom, die 144.000, as jy nie weet waar die Jehovah's Witness daai ding inpas nie, gaan dit vir jou baie sin maak as ons klaar is daarmee. Daai is 144.000 Jode, virgin mans, wat op die aarde gaan wees as die kerk weg is. Jy moet dit reg verstaan. Jy gaan sien, gelees dit self. Dit kom uit die 12 tribes, die 12 kampe van die Jode. En dit is wie daai 144.000 is. So die punt is, Christus is nie klaar met sy plan vir Israel nie. En weens dit is wat ons aan die week 1 oor gepraat het, oor die hele siening van hoe mens die Bybel interpreteer. En dit gelei na 'n vermindering van persoonlike verhouding met Christus, te veel gekonsentreer op net, jy weet, tradisie, oppervlakkige goed in plaas van om regtig 'n verhouding met die Here te hê. Nou hier is die ding, hulle het goed gedoen om die soteriologie. Soteriologie het ons gesê, dis die studie van redding. Jy weet, hoe kom mens tot redding, al hierdie goed. Hulle het goed gedoen om dit te verander van die Rooms-Katolieke kerk, in die sin van, ons word gered deur genade alleen. So dis wat alle protestante glo, of kom ek sê meeste protestante, maar ek het baie groot issues met die hele Calvinistiese siening. Dis nou nie deel van hierdie kursus om diep daarin te gaan nie, maar ek dink dis 'n belangrike ding om reg te verstaan. As jy gaan kyk na Tulip, die 5 dele van Calvinisme, dink ek as baie maklike manier om te wys dat dit nie so is nie. Gaan kyk na Titus 2 vers 11 tot 13 byvoorbeeld, vernietig limited atonement. So 'n Calvinistic ou, iemand wat glo in Calvinisme sal glo dat Christus het net vir sekere mense gered. Dis presies wat hulle glo, limited atonement. Hulle glo die versoening is net tot sekere mense beskikbaar. En dit is vir my 'n groot probleem om daai siening te hê. Maar net gaan lees self Titus 2 en gaan lees ook Kolossense 1. Duidelik daar dat Christus vir almal gesterf het. Ek dink Johannes 3 vers 16 sê dit ook vir ons. Maar in elk geval, net om weer terug te kom hierna, en die probleem is hulle het nie hulle eskatologie heroorweeg. Hierdie hele siening van amillennialism, postmillennialism kom uit die Rooms-Katolieke kerk uit. Die Baptiste het oor die algemene meer gesien na premillennialism, dat die millennial koninkryk voorlê. Hierdie ouens het die eindtye, soos wat die Rooms-Katolieke kerk het verstaan, oorgevat na hoe baie denominasies het vandag verstaan. En dit dink ek was 'n groot fout wat hulle gemaak het. Philadelphia, so die bewaarde kerk. Hierdie is wat almal wil wees. Almal wil die kerk van Philadelphia wees. Dis hoe ek gesê het, ons het nou 'n baie negatiewe ding, hier gaan ons oor na 'n baie positiewe ding. So Philadelphia, die naam beteken broederlike liefde of die vriendelike stad. So daai Phila is soos om iets soos 'n cinephile te wees. So jy hou baie van movies. Phile is iets waarvoor jy's vriendelik teenoor dit, jy hou daarvan, en Delphia is die stad, so dis die vriendelike stad is wat die naam beteken. Dis vandag genoem Al-Shahu, wat beteken the city of God, so dit is die naam vandag, so dit het daai naam nog half volhou. Baie keer het die naam verander, maar die betekenis van die naam is redelik volhou deur die eeue. En dan die titel van Christus, kom ons kyk as ons begin by Openbaring 3 vers 7. Hierdie is 'n baie ryk titel, julle gaan sien, hy noem 3 goeters hier. And to the angel of the church of Philadelphia write, these things say of he that is holy. Onderstreep daai holy. Daai holy is baie belangrik. He that is true, he that hath the key of David, he that openeth and no man shutteth, and shutteth and no man openeth. Nou dat julle ken of die struktuur van Openbaring,
van hierdie goeders wat ek nou vir julle gelees het, is ook deel van die lof. Ons gaan nou daarby kom. Maar hoeveel dele van lof dink jy gee hulle vir hierdie kerk? As julle ken wat ons heeltyd. Ja, iemand het gesê daar. 7, jy's reg, ja. Daar's 7 dele van lof wat hy vir hulle gee. Maar in elk geval, as ons kyk na die titel, hy sê heilig, en oor in die Bybel sien ons hierdie ding van heilig, heilig, heilig. So hoekom herhaal hulle heilig 3 keer? Hulle herhaal heilig 3 keer, want hy was heilig by sy geboorte, lees dit in Lukas 1 vers 35, heilig by sy dood, Handelinge 2 vers 27, en hy's heiliglik heilig, in Hebreërs 7 vers 25. So jy is hierdie 3voudige heiligheid van Christus. Nou, heiligheid vir jouself, as jy vinnig op die oor hoor, dink jy het 'n konsep daarvan, maar ek dink jy ons verstaan mooi die dieper betekenis van heiligheid. Hierdie is een van die hoof, wat ek nog vir julle gesê het, nie een van die hoofie, dit is die hoof karaktereienskap van God. Dis van waaraf al sy ander karaktereienskappe uitvloei. Weereens, as God nie heilig is nie, val al sy karaktereienskappe plat. As hy liefde is sonder heiligheid, is hy sensueel. As hy autoriteit het sonder heiligheid, is hy 'n tyrant. So, heiligheid is die een eienskap van God van waaraf alles anders te uitvloei. En dis hoekom ons geroep word na heiligheid. Dis hoekom heiligheid moet vir jou groot storie wees. Dit moet jou wakker hou in die aande. Maar jy moet vir jouself vra, het ek vandag gelewe in heiligheid so tot my volle vermoë om so naby aan Christus te kom? As dit nie 'n groot deel is van jou pad met die Here stap nie, dan wil ek vir jou sê, jy het nie die regte verstaan van wie Christus is nie. Jy het nie die regte verstaan van wie God is nie. Jy kort 'n vrees vir God. As jy nie daai vrees vir God het nie, sal jy nooit geneig gewees om heilig vir hom te lewe nie. Ek dink net baie daaraan, en ek is ook baie skuldig aan, die manier wat ons bid. Partykeer sal ons lê in die bed in die aand, en dan, terwyl jy al van die slaap is, dan bid jy gou, jy sê gou laaste paar gebede, jy bid vir jou kinders en jou vrou en al hierdie goed. En partykeer raak jy sommer in die slaap, terwyl jy nog gebid het. En wie dink jy, dit is hoe ons die God van die heelal moet aanbid? Dink jy, dis die manier wat ons moet agting gee aan hom wat alles vir ons gegee het, wat alles geskaap het? Nee, die regte manier is jy sit op jou knieë, jy praat met die Here, jy weet, jy gee agting tot hom. Maar ek probeer net vir jou illustreer, ons het 'n laassiening van die heiligheid van God. Net in die manier wat ons bid, of selfs in die manier wat ons bid vir die kos. Ons is besig om te praat met die een heilige God. En soos ek sê, ek is baie keer ook skuldig aan. Dit raak vinnig in die agterkant van ons kop, dat God sommer ons buddy is. Jy het al hierdie Jesus Culture liedjies gesien. Dan sê hulle soos 'n sloppy wet kiss, hoe hulle beskryf hulle verhouding met die Here. Soos vir daar's geen siening van heiligheid nie. Daar's geen siening van agting vir die Here nie. Hulle beskryf hom van hierdie moderne lofsanger vrouens beskryf dit asof dit 'n verhouding is met 'n boyfriend. Jy weet, soos 'n baie lae siening, soos 'n intieme verhouding wil ek half sê op 'n weird manier, op 'n manier wat dit nie bedoel is, wat nie Bybels is. Ons het altyd 'n hoë agting van God se heiligheid het. Dan is die volgende deel wat hy daar noem is, hy's waarheid. He that is true. Hy's betroubaar. Hierdie is presies die teenoorgestelde wat die God van Islam is. Die God van Islam maak wat hy wil. Hy's onbetroubaar. Jy kan nie weet wat hy gaan doen nie. Hy doen heeltemal net wat hy beplan om te doen. Ons God is die teenoorgestelde. Hy is betroubaar. Wat hy sê in sy woord sal hy vir ons doen. Dat whosoever believeth in the name of God will be saved. Dit is wat die Here vir ons sê. As ons vashou in hom, sal ons gered word. Hy's betroubaar. Dan het ons hier die sleutel van Dawid. Ek gaan nie verskriklik tyd hier aan spandeer. Julle kan gaan na Jesaja 22 vers 19 tot 24 gaan sê hulle sien hierdie is 'n messiaanse term. Dis 'n term wat gebruik word om Christus se toekomstige kruisiging uit Jesaja is nou natuurlik toekomstig aan te dui. So jy kan dit self gaan lees. Hy praat daar van ander ouens, maar die hele beeld wat hy daar voorspel is van die kruisiging van die Here. Dan interessant in Matteus 16 vers 15 tot 19 praat Petrus met Jesus in die hele deel wat hy sê, jy is die rots op wie ek my kerk gaan bou. Nou, baie ouens misverstaan dit. Hulle dink die rots van wie hy daar praat is Petrus. Nou 'n paar goed wat jy moet weet van daai deel net om dit verkeerd te bewys. Die Rooms-Katolieke ouens het natuurlik gehardloop met hierdie storie. In Matteus 18 vers 18 gee hy dieselfde belofte wat gegee is aan Petrus vir die ander apostels. So dis nie net hy wat hierdie belofte gekry het dat mense dink die kerk word nou op hom gebou nie. En ook maak Petrus vir ons duidelik wie die rots is, dis Jesus Christus in 1 Petrus 2 vers 4 tot 9. Net die punt wat ek vir julle wil wys is, hierdie sleutel van Dawid is 'n messiaanse term. Dis 'n term wat wys na Christus se godheid en dat hy gaan sterf aan die kruis vir ons sondes. Dis die verwysing wat hy daar vir ons gee. Dan kom ons by die lof. Vers 8 tot 9. I know thy works, behold, I have set before thee an open door, and no man can shut it. For thou hast a little strength, and hast kept my word, and hast not denied
my name. So hierso, hy sê vir hulle goeie goed, julle het my woord gehou, julle het 'n bietjie krag, julle het nie my naam deny nie, julle het sterk gestaan vir my, julle het sterk gestaan vir julle geloof. Weens 7 aspekte van lof wat hy vir hulle gee. Vers 9, kom ons praat gou daaroor. Behold, I will make them of the synagogue of Satan, which say they are Jews and are not, but do lie. Behold, I will make them to come and worship before thy feet, and to know that I have loved thee. Ons het so 'n bietjie daar gepraat. Is in een van die ander kerke word ook hierdie deel genoem, hierdie synagogue of Satan, en hulle wat sê hulle is Jode, maar nie eintlik is nie. Party mense interpreteer hierdie as hierdie sê moenie legalistic dink nie. So legalism, mense moet legalism reg definieer. Dit is om terug te gaan na die wet vir jou redding. Dis die maklikste manier wat mens legalism kan beskryf. So ons praat nou van die Ou Testamentiese wet. So enige geloof wat sê ons volg die Ou Testamentiese wette om gered te word, val onder hierdie legalism kamp. Wat legalism nie is om mense te sê hierdie ding wat jy doen is sondig, hou op dit doen nie. Dis nie legalism nie. Dis sê jy gaan nie gered word omdat jy nie meer omdat jy nou vark geëet het of so iets. So daar's 'n duidelike verskil. Maar die boek van Galasiërs praat in detail daarvan as jy bietjie meer wil studie daar. Maar soos ek vir julle gesê het, waarvan ek dink hy praat dalk hier is vervangingsteologie. Presies waar ons nou nog gepraat het, hierdie idee dat ons die Jode vervang het. Kan dit wees dat hy praat hiervan? Ek sal nie soos dit dogmaties sê nie, maar ek dink dit is 'n moontlikheid dat dit is wat hy hiervan praat. Dan het ons aanmoediging in vers 11. So vers 10 en vers 11. Ons gaan net eers vers 10. Because thou hast kept the word of my patience, I also will keep thee from the hour of temptation, which shall come upon all the world to try them that dwell upon the earth. Ons sal nog praat oor daai deel. Hy sê hy sal hulle weerhou van hierdie hour of temptation. Party mense wil dit interpreteer as die groot verdrukking. So die groot verdrukking is 'n spesifieke tyd op aarde. Ons gaan volgende week in detail daaroor praat. 'n 7 jaar of 'n 3,5 jaar periode waar dit die ergste verdrukking op die aarde gaan wees wat daar nog ooit was. So dis 'n toekomstige ding wat nog vir ons voorlê. Ek dink nie dit is waarvan hy hier praat nie en ons sal dan vir julle mooi wys hoekom ons so sê. Dan vers 11, behold, I come quickly. Hold that fast which thou hast, that no man take thy crown. So hierso sê hy ook, let op dat hy sê no man take thy crown. Beteken hulle het klaar daai kroon. Daar was ook 'n kroon in die kerk van Smyrna. Het ook 'n kroon gehad. So weens as 5 krone in die Bybel, ek op jou eie tyd al 5 van daai gaan bestudeer om te verstaan wat is die krone wat hy vir mense gee en waarvan hy praat. Ons belofte is in vers 12. Him that overcometh will I make a pillar in the temple of my God, and he shall go more out, and I will write upon him the name of my God and the name of the city of my God, which is New Jerusalem, which cometh down out of heaven from my God, and I will write upon him my new name. He that have an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. So dan maak hy weer klaar met die slot daar, en soos ek gesê, daar's 'n kroon in Philadelphia en in Smyrna. Profeties is hierdie die sendeling kerk. Hierdie is die kerk tussen omtrent die 1700s en 1900s wat baie sendelingwerk groot gedoen het. Ek wil vir julle een storie vertel, net om hierdie huis toe te bring. Ek dink baie van julle het al gehoor, soos ateïste of mense, het julle ooit enigiemand hoor sê, maar wat van die ou wat op 'n eiland bly wat nog nooit van Jesus gehoor het nie, wat gebeur met hom? Enigeen van hoe baie mense gebruik dit nie as argument van, jy weet, julle sê jy kan net gered word deur Christus, hierdie ou wat op 'n eiland bly nog nooit van Jesus gehoor nie, hoe moet hy gered word? Okay? So hierdie is hoe ek het antwoord. Julle sal sien Wesaf en hierdie ouens het hulle eie antwoorde hierop. Ek dink nie dis goeie antwoorde nie. Ek dink eerstens, elke mens sal 'n ontmoeting met die Heilige Gees of met Christus kry op een of ander manier. Of dit nou is deur iemand wat dit vir hom gee, of hy ou op 'n eiland wat miskien deur een of ander manier wat die Here hom bereik, maar niemand sal onskuldig voor die oordeelstroon van God staan nie. Jy kan weet, elke persoon wat in die hel gaan brand vir ewig, verdien dit 100%. Dit sal jy weet. Maar ek sal julle aanmoedig om die boek Peace Child te kry. As jy hierdie storie wil in detail, ek gaan vir julle nou spoilers gee, so as jy regtig dit wil gaan lees en bestudeer, dan moet jy nou nie luister nie. Maar in elk geval, waaroor hierdie boek gaan, dis baie cool. So, hierdie is 'n tribe, 'n groep swart mense wat bly in Papua New Guinea. Okay? Hierdie is omtrent so in die middel van die 20ste eeu, die 1900s, daai tyd. So, daar's 'n groep ouens wat uit Amerika gegaan het, en hulle het gegaan na Papua New Guinea. Nou Papua New Guinea is so rural soos jy kry. Daar's niks. Daai mense het nog nooit 'n wit mens gesien nie. Nou wat hierdie groep Amerikaners gedoen het, hulle het gespesialiseer om snaakse dialekte en snaakse tale aan te leer om vir mense die evangelie te gee. So hierdie ou met sy familie gaan Papua New Guinea toe. Die eerste ding wat hy geleer het van hierdie mense toe hy daar tussen hulle was, is hulle is headhunters. Okay? So headhunters jag mense om hulle breins te eet. Dis wat hulle gedoen het, dis wat hulle geglo het. Deel van hierdie mense se geloof
was om die mees treacherous ding. So as jy die mees booste ding, as jy iemand die ergste kan verneek, as jy die slegste ding teenoor 'n mens kan doen, is jy as die hoogste gesien. Dis hulle kultuur. Dis wat hulle geglo het. Okay? So hierdie ou het gegaan tussen hierdie mense en hy het vir hulle probeer die evangelie gegee. Hy het 'n jaar en 'n half, 2 jaar spandeer net om hulle dialek aan te leer. Okay? Tussen daai mense in hierdie oerwoud gaan sit hierdie ou en hy leer vir hulle die goed aan. Nou, hoe kan daai mense hom beskerm of aanklank vind by hom? Hy kan vir hulle metaal wapens gee en tools en goeders gee waarmee hulle kan hulle hutte bou op 'n vinniger, beter manier. Jy kan dink 'n metaalhamer teenoor 'n stok wat jy aan mekaar sit, gaan baie langer hou. So hierdie mense het hulle beskerm en hulle was gemaklik met hulle om in hierdie tribes te wees. En baie van hierdie tribes, hulle natuurlik haat die ander tribes. Hulle sal mekaar aanval en doodmaak en al hierdie goeders. Okay? So hierdie ou het met hulle gesit, het hulle dialek geleer en hulle begin die evangelie gee. Maar hy het 'n paar jaar gesit en hy kon net nie deurkom nie. Maak nie saak wat hy vir hulle sê nie, hulle hou aan hierdie ding vas van boosheid. Hulle hou aan hierdie ding vas van hulle wil die mees verkeerde ding doen wat hulle kan. En hy kom by die storie van Jesus en hy vertel hulle van Jesus en niks. Jesus beteken vir hulle nie iets nie. En toe vertel hy hulle van Judas. En toe hulle hoor oor Judas, toe dink hulle, "Jesus, hierdie ou is 'n kampioen." Hulle het gedink, hierdie is die beste ou wat nog ooit gelewe het. En hierdie Don Richardson hy's op pad om op te gee. Hy's soos van, hoorie, as hierdie ouens dink Judas, dis nou wat ek vir hulle gebring het. Hulle like nou vir Judas verskriklik. So toe net toe hy op pad was om te waai, toe doen hulle 'n ritueel wat hulle noem die Peace Child. Okay? So hoe dit werk is vir 2 tribes, as hulle wil vrede maak, dan die een tribe, as hulle 'n kind kry, gee hierdie kind vir die ander tribe. En die ander tribe gee hulle kind vir hierdie tribe. En die een reël wat hulle volg tot die dood. Soos dis die een ding wat hulle nie sal oorskry nie, is jy raak nie aan die Peace Child nie. Jy mag nie die Peace Child iets verkeerd aan doen nie. En toe hy vir hulle verduidelik, Christus is die Peace Child wat God gegee het vir die mensdom. Toe vat hy. Toe die mense tot bekering gekom. In rye. Toe het daai hele tribe in Papua New Guinea verander vir Christus. So die punt wat ek wil sê, die punt wat ek wil maak is, sendelingwerk is 'n ding wat ons moet doen. Dis 'n ding waarvoor ons gedrewe moet wees om 'n impak te gaan maak in die wêreld. En jy kan dink hierdie rural tribe van headhunters gaan nooit die evangelie kry nie, maar hierdie ou was diligent. Hy het aangehou vasbyt om vir hulle die boodskap te gee en hulle tot bekering gekom. Nog 'n ding, net om vir jou te wys hoe die Here werk. In die Filippyne is daar's omtrent 900,000 Christene wat nie meer werk gehad het. Hulle het baie swak ekonomie gehad. En hierdie ouens is gestuur na Saudi-Arabië, wat die mees pagan, jy weet, Islam slegte deel van die wêreld is wat nie Christus verstaan nie. So die punt is, hierdie swak ekonomiese toestand van die ouens wat in die Filippyne bly, gebruik die Here om Christene tussen hierdie Saudi-Arabië mense in te kry. So jou situasie wat dalk nou swak lyk, wat dalk nou lyk, hoekom gaan my besigheid nie goed nie? Hoekom het ons nie geld om te lewe of niks nie? God het dalk 'n groter plan as 'n sendeling werk vir jou om iewers 'n impak te maak. Maar gaan kry daai boek. Dis Wreedtog. Gaan lees daai eerste. Hulle spaar niks details. Hierdie ou gee 'n verskriklike grafiese depiction van alles wat hy deurgegaan het daar. Dan kom ons by die kerk van Laodicea, die lou warm kerk. So as jy gevolg het, hierdie is ons. Okay? So spoiler alert, hierdie praat van die moderne kerk. As alles wat ek tot dusver gesê het waar is en hierdie profetiese implikasies is waar, moet ons nou oplet want hierdie gaan oor ons. Ek dink ek sien ons is nou by 10 voor. Die hoofstuk 4 en 5 gaan relatief vinnig gaan. So ek dink kom ons vat. Alright vriende, ons is nou by Openbaring 3 vers 14. Ons begin met die kerk van Laodicea. So die naam beteken mense regeer of word regeer deur mense. So hierdie klaar moet vir jou 'n rooi vlaggie wees wat opgaan. Want wie moet die kerk regeer? Jesus Christus. Jesus Christus moet die kerk regeer. So hierdie kerk se naam sê vir hom klaar, dis die mense wat die ding probeer regeer. So elkeen van ons kerke moet die idee hê dat Christus is die hoof van die kerk, nie mense nie. Die titel van Christus, vers 14. And unto the angel of the church of the Laodiceans write, these things say of the Amen. So Amen is die eerste woord wat hy daar vir ons gee. En dit is maar net om te sê, dit is so. So wanneer ons sê Amen, beteken ons sê dit nou gewoonlik aan die einde van 'n gebed of iets, maar is om te sê, dit is so. So as 'n pastoor preek, jou waarvan hy sê, om hierdie Amen te sê, is 'n spontane manier om saam te sê, en sê, dit is so, wat die ou sê. The faithful and true witness, the beginning of the creation of God. So the faithful and true witness, as hulle verstaan dat God faithful is, dat hy waarheid is, sou die kerk nie gewees het in die plek wat hy
vandag is nie. Nou wil ek vra vir ons kerk vandag, wonder ek eerlik hoe baie mense en pastore glo regtig Jesus Christus is die seun van God. Jesus Christus is regtig God, dat hy regtig bestaan het, dat daar God in die hemel is wat na ons kyk en wat die Bybel geskryf het op 'n bonatuurlike manier. Ek wonder, as jy sekere pastore, sekere dominees regtig druk, is dit die oortuiging wat hulle het. As jy gaan kyk na die universiteite vandag, as jy teologie studeer, soos ek praat van jou sekulêre, as jy gaan hier by Koffsies, as jy gaan hier, soos Koffsies het prowe wat nie glo, Jesus Christus was letterlik in die graf nie. Verstaan jy? So, is ouens wat nie, hulle ken nie vir God nie. Hulle het nie die Heilige Gees in hulle nie. En dis die ouens wat nou die volgende generasie se teoloë moet oplei. Dis hoekom ek sit nie my voete in 'n sekulêre universiteit se teologie fakulteit nie. No ways. So SATS in Suid-Afrika en die Baptiste College is die twee waarby ek was en ek sal altyd van dit aanbeveel. Ek dink hulle het verstaan nog om eintlik 'n verhouding met die Here te hê is nie net deel van hoe 'n pastoor moet wees nie, maar is die nommer 1 ding. As jy nie verhouding met die Here het nie, hoort jy nie agter 'n preekstoel nie. So, die punt is ek weet nie hoe baie pastore, dominees vandag glo regtig dat God leef nie. En dat die begin van die skepping van God. So dis interessant dat hy hier verwys na die skepping van God, want en dat Christus deel was van hierdie skepping. Dat Christus deel was, hy was nie 'n created being soos die Jehovah's Witness glo nie, maar hy was deel van die skepping. Hy het self geskep. Verwysing hiervan is Kolossense 1 vers 15. Jy kan daar gaan lees as jy wil ook gaan wat ook praat van Christus as die skepper. Maar lof, daar is geen lof vir die kerk van Laodicea nie. Sy kommer is in vers 15 tot 16. So daar sien ons I know thy works that thou art neither cold nor hot. I would thou wert cold or hot. En dan sê hy, so then because thou art lukewarm and neither cold nor hot, dan sê hy hierdie verskriklike term, I will spew thee out of my mouth. Is dit nie 'n verskriklike ding om te dink Christus sê ek spoeg jou uit my mond uit nie. Jy's nie warm of koud nie, jy's lou warm. En net daar is ek klaar verkoop op die idee van hoe ons kerk vandag is. Hoeveel van jou vriende weet jy nie wat lou warm is nie? Wat Sondag hulle hande opsteek in die kerk en prys die Here en vir die res van die week lewe hulle net soos die wêreld. En dit is hoekom ons in daai kerk van Sardes ook gesien het, die probleme wat ons het in ons kerk vandag. Mense lewe 'n lou warm Christendom uit. Hulle is nie gedrewe na heiligheid nie. Hulle sal vloek Vrydag by die braai, hulle sal drink soos die wêreld, hulle sal lyk soos die wêreld, aantrek soos die wêreld en dan wil hulle Sondag in die kerk sit en sê prys die Here. Hoeveel Christen girls is daar nie, wat sê nou maar 'n foto van hulle self op Instagram sal sit, wat hulle in 'n bikini of iets uitloklik is, en dan saam met dit sommer prys die Here. Soos 'n Bybelversie, en dan staan hulle daar en hulle adverteer hulle lyf vir die wêreld. Verstaan, dis die tipe Christendom wat ons vandag sien. Daar's mense in hoë posisie. As jy gaan kyk soos Tim Tebow se vrou, wie is dit? Sy is mos 'n Suid-Afrikaner, né? Weet jy wie dit is? Dimini, ek bedoel, hulle word gesien as hierdie groot Christen kappel. Sy het op 'n verhoog in haar bikini geloop voor hoeveel man. Sy het al hierdie weird goeters waarvoor sy staan en hierdie feminisme en al hierdie goeters. Dis nou die Christen voorbeeld wat ons moet volg. Verstaan jy, mense hulle is clueless. Hulle weet nie wat die woord sê nie, hulle weet nie wat die Bybel sê nie. 'n Vrou moet modest wees in die manier wat hy aantrek. Nie dat mans nie ook hierdie goeters doen nie, maar ek bedoel, ek gebruik dit nou maar net as 'n voorbeeld. Dus ons het Christene wat verwyderd is van die woord van God. Hulle dink die Bybel is net 'n oulike boek wat geskryf is deur 'n paar mense. Hulle sien dit nie as die woord van God nie. Daar's 'n verskil tussen hierdie boek is geskryf deur mense en daar's 'n verskil tussen dit is eintlik die woord van God. Dit is deur die Heilige Gees geïnspireer. Elke woord, elke komma, elke punt is daar met 'n rede. As jy die Bybel so sien en ernstig opvat, dan sal dit jou ook dryf na heiligheid. Dan sal dit jou uit hierdie lou warm gedagte manier van lewe uitkry wat ons brood nodig het. Ons kort Christene van die kerk sal opstaan teen hierdie lou warm gees wat ons het. En dan hierdie vat my altyd na Matteus 7 vers 21 tot 23. Meeste van julle wat bietjie aan die teologie nerdkant is, sal weet wat hier staan. So Matteus 7 vers 21, not everyone, kom ek sê vir julle net hierdie vers het my lewe verander. Hierdie is die ding wat my uit my lou warmheid uitgehaal het en dis hoekom ek dit hier vir julle wil sit. En dis Jesus self wat hier praat en jy kan nie klaar lees hierdie mense gesê was Jesus se beste preek. Aan die einde van Matteus 5, 6 en 7 het hulle gekyk hierna en gesê hierdie is iemand wat gepraat het met autoriteit en dit was die beste preek wat hulle nog ooit gehoor het.
So ons kan al lees vanaf vers 21. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter in the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name, and in thy name cast out devils, and in thy name done many wonderful works? And then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. Hierdie is 'n skrikwekkende deel van die Bybel. Hierdie sê, in die laaste dag gaan daar mense voor Christus staan en sê, Here, in U naam het ons demone uitgedryf. In U naam het ons voor in die kerk gestaan en sing. In U naam het ons gepreek. En hy gaan sê, draai weg van my af, want ek het jou nooit geken nie. As dit jou nie dryf na heiligheid in die Bybel nie, dan weet ek nie wat sal nie. As dit nie maak dat jy besef ek moet my storie agter mekaar kry en ek kan nie lou warm wees nie, dan weet ek nie wat gaan dit doen nie. Maar die punt is, daar's mense dalk wat vanaand hier sit, wat Christenwerke doen, wat die werke doen wat jy laat lyk soos 'n Christen, maar in jou hart weet jy het nie 'n verhouding met die Here nie. In jou hart weet jy, hier's moeilikheid. As ek voor hom moet staan vanaand, wat gaan hy vir my sê? Gaan hy vir my sê, draai weg van my af, ek het jou nooit geken nie. En daai term wat hy daar sê, ek het jou nooit geken nie, dink ek is die belangrikste deel om die reg te verstaan. Want baie mense sal sê, o, dit beteken ons moet werk vir ons redding. Nee, hy het hierdie persoon nooit geken nie. Daar was nooit 'n oomblik wat hierdie persoon gered was nie. Hy was altyd verwyderd van die Here. Hy was altyd lou warm. En wat ons moet verstaan, lou warm is eintlik net 'n eufemisme, 'n euphemism, 'n verkleining van nie 'n Christen wees nie. Dis presies dieselfde ding. Daar is eintlik iets soos 'n lou warm Christen nie. 'n Lou warm Christen is geen Christen enigsins. Dis iemand wat nie 'n verhouding met die Here het nie. As die Heilige Gees in jou woon, en as die Heilige Gees in jou lewe, dan gaan daar verandering in jou lewe wees. Jy gaan nie meer doen wat jy gedoen het nie. Jy gaan nie meer die posts opsit wat jou lyf adverteer nie. Jy gaan lewe volgens God se woord. Dit gaan jou pla wanneer jy sondig optree en wanneer daar sonde om jou is. Dis hoekom dit my pla dat Wes Half daar sit en nie 'n probleem het terwyl hierdie ouens God belaster nie. En hulle laster. Gaan luister daai ding, is nie net dat hulle vloek nie en erg vloek nie, hulle laster teenoor God. En hy sit net daar. En dis nou 'n groot evangeliese ou vir ons. Hy moet nou die mantel vir ons dra. Daar's baie mense wat nou na hom toe kyk. Hy het nou baie vinnig, baie beroemd geraak. Gaan kyk bietjie Wes Half se goed van die goeters. En dan sê jy sien hoekom ek nou 'n storie daarvan maak. Die punt is, dis die ou wat ons vorentoe dra, maar hy staan nie op vir wat hy moet opstaan nie. Ek sal vir myself dink as ek al was 'n vrou gesê, hoor jy, as jy nie nou op 'n vloekie dan gaan ek wegloop. Ek gaan nie hier sit en dat mense wat my volg, luister hoe jy vloek en hulle word beïnvloed deur dit. Ons moet sterk staan vir wat die woord vir ons leer. En dan die kommer in vers 17. Kyk gou wat sê hy. Hierso wil ek sê, julle het seker al baie gehoor die prosperity manne, die voorspoedsteologie manne sê hulle het hierdie name it en claim it teologie. Jy weet, jy's arm, jy moet net sê, die Here gee vir my 'n Mustang. Dan gaan jy 'n Mustang kry. Dis omdat jy dit nie sê nie, dis omdat jy dit nie noem nie, dis omdat jy nie die rykdom oor jouself spreek nie, dat jy dit nie het nie. En weet jy dat dit is eintlik Bybels? Dit staan in die Bybel. Maar lees wat se manier staan dit. Because thou sayest I am rich, and increased with goods, and have need of nothing, and knowest not that thou art wretched, and miserable, and poor, and blind, and naked. Hy sê, jy dink jy het rykdom. Hy sê, jy dink jy doen goed in die lewe. Maar hy sê vir hom, jy's miserable. Jy het niks. Jy's verwyderd van God af. En ons het laas jaar gepraat, ek dink Kenneth Copeland is een van die grootste voorbeelde hiervan. So as jy van Kenneth Copeland hou, wil ek vir jou aanspoor om te sê, gaan doen dieper jou huiswerk, jou navorsing. Kenneth Copeland is so, as Kenneth Copeland gered is almal gered. Kenneth Copeland ken nie die Here nie. Hy brag van die preekstoel af oor hoe hy van hierdie Breitling horlosies het. 'n Breitling horlosie dink ek kos iets soos, ek dink $80,000 of so iets. Hy sê hy 23 en dan praat en dan brag hy daaroor hoe hy nog gaan kry en al hierdie goeders. Ek bedoel, hy's hy's 'n bose karakter. Toe hulle vir Kenneth Copeland ingeseën het, die ou wat hom ingeseën het hy daar gestaan, toe spot hy, toe sê hy, silver and gold have we plenty. Jy ken dit, en wat hy vir Kenneth Copeland daar inseën. So, hulle spog met hulle rykdom. En wat se meer testimony is daar nie wat hierdie deel vir ons sê, die manne wat spog met hulle rykdom, het niks. En wat interessant is van al hierdie kerke, die kerke wat gedink het hulle doen goed, doen sleg. Die kerke wat gedink het hulle doen sleg, het goed gedoen. Smyrna en daai ouens hulle was nederig. Hulle het nie baie hoog van hulle self gedink nie. Dieselfde met Philadelphia. Maar hierdie ouens het gedink ons is masjiene. Hulle het gedink alles wat ons doen is in lyn met die Here en dan sê hy vir hulle, julle het nie 'n idee nie. Maar hierdie voorspoed teologie manne, hierdie name it and claim it teologie,
hierso word ons direk gewaarsku daarteen. En hierso wat ek nou gesê, die kerk wat gedink het hulle doen goed, doen nie goed nie. Aanmoediging, vers 18 tot 20. I counsel thee to buy of me gold tried in the fire. So hierso sê Jesus vir hulle, kry my goud. Hierdie is natuurlik 'n simboliese verwysing na kry jou skatte by my. Maak jou skatte in my bymekaar en nie in die wêreld nie. Hy gaan verder om te sê that thou mayest be rich and white raiment, that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear, and anoint thine eyes with eye salve, that thou mayest see. Hierdie sê baie ouens is 'n verwysing na die Heilige Gees. Jy het die Heilige Gees nodig om julle oë oop te maak. Let op ook hierso in vers 20 dat Jesus is buite die kerk. Hy sê, behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him and will sup with him and he with me. Hy is nie in die kerkie. Hy staan buite die kerk. Hy is nie deel van die kerk. Hy staan buite die kerk en klop. Dis die ding wat hulle vir ons hier wys. Vers 21. To him that overcometh will I grant to sit with me in the throne, even as I also overcame, and am set down with my Father in his throne. He that have an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. So weer eens, ek dink dit is 'n individuele uitnodiging, dat mense nog kan gered word uit hierdie kerke. Baie van hierdie prosperity gedrewe kerke wat net oor geld gaan, daar's individuele mense daar wat die Here ken, wat wil gered word, en wat kan bekeer en uit hierdie kerke uitkom. Let ook op in hierdie belofte, dat hy sit op die Vader se troon, in vers 22, en nie op die troon van Dawid nie. Daar's 'n duidelike verskil van, Christus sit nog nie op die troon van Dawid. Die troon van Dawid sien ons in Lukas 1 vers 32 tot 33, wat hy daar met Maria praat, dat sê hy vir in die toekoms gaan hy op die troon van Dawid sit. Hy's nou op die troon van die Here. Dis uit plek uit vir die toekoms. Hy moet nog op die troon van Dawid sit. Ek dink ons moet sensitief wees vir die feit dat dit twee verskillende trone is. En dan vers 22 is die slot. Interessant ook net om te weet, hy wat 'n oor het, laat hom hoor, word 7 keer in Openbaring gebruik en 7 keer in die evangelies. As jy gaan kyk na die Gospels, word dit 7 keer daar gebruik. Soos ons gesê het, as ons mooi hierdie profetiese tydlyn volg, hier is die kerk van vandag, en dis die afvallige kerk, die apostate church. So as ek julle gesê het, van die denominasies wat ons nou vandag kyk, wat begin homoseksualiteit goedkeur, wat dalk sterk begin het, hierdie is 'n bewys dat dit is die plek waar hulle is. Die Laodiceen kerk is 'n kerk wat toelaat dat boosheid in die kerk kom. Nie net dit nie, hulle sal dit goed noem. Hulle sal dit iets positief noem. Hulle sal die walglike dele van wat die Bybel totaal en wat die goed wat God haat. God noem homoseksualiteit 'n abomination. Sal hulle sê dis eintlik 'n goeie ding. Dis so liefdevol. Ons nooi hierdie goeters in ons kerk. En ek het net altyd vir myself gevra, net hierdie redenasie, waar gaan hierdie ooit stop? So sê nou mense sê, okay, homoseksualiteit is reg. Hoekom is iets soos pedofilia verkeerd? As jy nou saam met my net vir 'n ruk 'n thought experiment hou, as jy sê homoseksualiteit is reg, hoekom is pedofilia verkeerd? Sê nou maar dis 'n 50-jarige man en 'n 13-jarige seentjie. Maar die seentjie is soos hy forceer hom nie. Hy kry hom dat die seentjie verlief op hom raak of iets. Hoekom is dit verkeerd? Wat daarin is verkeerd? As jy sê homoseksualiteit is reg, hoekom is die omstandigheid wat ek nou vir jou beskryf het? Sê vir my hoekom is dit verkeerd? Dis verkeerd want die woord van God sê dis verkeerd. Maar verstaan jy, die redenasies wat hierdie ouens gebruik as daar liefde is, hierdie twee is regtig lief vir mekaar. Hulle wil saam bly waar jy dis boos. Dit bly boos want die Bybel sê vir ons, dis boos. So dit is die punt. Ek vra net vir myself, waar gaan hierdie ouens stop? Hulle wil maak dat jy met enige ding, enigiets kan trou. Dis 'n walglike konsep. Ek probeer net vir jou wys dat daar's nie einde aan hierdie debauchery nie. Daar's nie einde aan hierdie boosheid as mense dit nie stop by die eerste punt nie. Maar dit is waarna die Laodiceen kerk na toe gaan. En wat ek nou sê is nie die fringe nie. Dis nie die laaste 5% of so nie. Dit is wat hoofsaaklik in kerke gebeur. Dis wat hoofsaaklik kerke na toe neig. En dis hoekom ons in die ding vasvang by vlak 1. Ons begin al by ons hermeneutika, om dit letterlik op te vat, en te vat wat die hel letterlik is, en te sien dat al hierdie waarskuwings in die Bybel is ernstig. Nou wil ek hier sê, die laaste 4 kerke het duidelike verwysings na Christus se tweede koms. Julle kan 'n bietjie weer daardeur gaan, kyk na die laaste 4 kerke, dit wys duidelik uit Christus se tweede koms as 'n hoofdeel van dit. Alright, nou net om vir julle op te som, al die kerke wat deur ons gegaan het, die toepassing op alle kerke. Die kerk van Efese was 'n toewyding, nie net doktrine nie. Hulle was sterk op doktrine, maar hulle was nie genoeg toegewy nie. Smyrna, ouens met vasbyt en verdrukking. In Pergamus, moenie betrokke raak in die wêreld nie. Thyatira, vermy paganisme. Die kerk van Sardes, wees wakker en doelgerig. Philadelphia, doen jou sendelingwerk. En laastens, moenie kompromieer op rykdom nie. Moenie laat rykdom jou fokus raak nie. En dan
net interessant, julle kan die op julle eie tyd gaan doen, ons het nie vandag genoeg tyd om aan te gaan nie. Ek dink daar is baie vergelykings. Jy kan gaan vergelyk Matteus 13 en die gelykenisse wat ons daar sien, daai 7 gelykenisse met baie van hierdie kerke. Om vir julle 'n goeie voorbeeld te gee, soos Thyatira en die Parable of the Woman and the Yeast, is hierdie egalitarian invloed. Hierdie vrouens wat in leierskap inkom, hoe dit 'n invloed het op die kerk en in daai gelykenis wat jy daar sien. So daar praat dit ook van 'n vrou en ek dink net hier is vergelykings wat jy kan trek met Matteus 13. Maar soos ek sê, ons gaan nie vanaand in diepte daar gaan nie, doen jou eie studie daaroor. So om hierdie profetiese uitleg vir jou uit te wys. Weens sê ek, as daai kerke in enige ander volgorde was, sou ek dalk nie so groot storie daarvan gemaak het nie. Maar om dit in hierdie volgorde is, dui dit vir my aan dat hierdie is die manier wat ons hierna kan kyk. So die kerk van Efese, soos ek gesê, is die apostoliese kerk, dis daai eerste 100 jaar na Christus. Kerk van Smyrna, die vervolgde kerk, 100 tot 300 jaar na Christus. Hierdie datums wat ek hier gesit het, is hoe ek dit verstaan. So jy kan baie meer in detail ingaan. Dis net wat jy min of meer 'n idee of 'n konsep het. Pergamus, die getroude kerk, 300 tot 400 na Christus. Thyatira is die Rooms-Katolieke kerk, die middeleeuse kerk, 400 tot 1400 na Christus. Die denominasionele kerk of die reformatie is daai periode en dan die sendelingkerk van die 1800s tot die 1950, dan die afvallige kerk, veral in die 1900s begin, en dis die deel wat ons nou sien in ons moderne kerk. Dan kom ons by Openbaring 4. So, eerste ding waarvoor ons moet sensitief wees nou, is hier's 'n verandering in die genre. Ek het gaan kyk, Afrikaans, lyk my nie as 'n mooi woord vir genre nie, ek weet nie of julle weet. ChatGPT en hierdie ouens sê genre bly genre. So, julle verstaan wat ek bedoel met genre. Ons het nou gekyk na briewe. So, as ons gaan kyk epistles, is die briewe, selfs wat Paulus geskryf het, hierdie was 7 briewe wat geskryf is, nou verander ons na apocalyptic text. Okay, soos eindtye tipe teks waarna ons gaan kyk. So, met ander woorde, die manier hoe ons hierdie interpreteer, moet ons voor sensitief wees, want dit is nie nou meer net 'n brief wat geskryf word nie. So dit skuif na apocalypties. So hier is ons eerste ding, kom ons lees vers 1. After this, so hierdie is weer in sy woord metatelto, ons sal nou 'n bietjie meer weer praat daaroor. After this I look and behold, a door was opened in heaven, and the first voice which I heard was as it were of a trumpet talking with me, which said, come up hither and I will show thee things which must be hereafter. So wat jy hierso sien, gebeur. Die eerste ding is, I looked and I saw and behold, word oor 100 keer gebruik in Openbaring. So wat jy moet verstaan is, hierdie is Johannes wat fisies hierdie goed sien gebeur. Dis nie net 'n visioen nie. Dis nie net hy wat slaap of droom nie. Soos wat ons in Openbaring 1 gesê het, is hierdie gebeur in die dag van die Here. So dis asof Johannes vorentoe gevat word in tyd en hy word hierdie goed gewys. Hy word fisies gewys hoe al hierdie goeders gebeur. Dis hoekom hy sê I looked, ek het gesien en ek sien hoe hierdie goeders gebeur. So dis die eerste ding wat ons moet verstaan. Dan sê hy ook, soos ek gesê het, in die dag van die Here is hy vorentoe gevat. Nou die ouens wat my posisie het, maak 'n groot storie van metatelte. Hulle maak 'n groot storie van om te sê na hierdie dinge. Met ander woorde, hierdie goeders is nou verby, nou gaan daar nuwe goeders gebeur. So, wanneer Johannes sê, aan die einde van daai vers 1, things that must be hereafter, die tyd wat hy geskryf het, wat ons gesê het is hier soos 90 na Christus, hy sê, hier gaan goed nou gebeur na daai tyd. So, eerstens, niemand gaan my ooit oortuig dat die goed wat van Openbaring 4 af gebeur, nie ten minste toekomstig is van toe Johannes het geskryf het in 90 na Christus nie. Hoekom dit belangrik is, daar's ouens wat jy noem preterists wat sê hierdie is geskryf voor 70 na Christus. En dit wys na die gebeure wat in 70 na Christus gebeur het toe die tempel vernietig was in Jerusalem. So die probleem is, ons weet Domitian het vir Johannes uitgewerp na die eiland van Patmos eers tussen 86 en 96 na Christus. So dit is 'n probleem met daai siening. Dis 'n ernstige probleem wat ek nie weet hoe regtig wat hulle daarmee doen nie. Maar die punt is, met 'n telte gaan jy oor en oor in Openbaring sien. So ek dink dit wys na 'n tipe kronologiese aanduiding van hier het goed gebeur, nou gebeur die volgende goed. Dit wys vir jou soos dis 'n landmerk om te sê hier's 'n skeiding. Hierdie goed's verby, nuwe goed kom. So wees sensitief vir dit, dan gaan jy die kronologiese volgorde hiervan baie beter verstaan. Nou, die amillennial ouens sien met 'n telte net as Johannes het 'n visioen gekry, of hierdie beeld, en hereafter is die volgende visioen. So dit het geen kronologiese volgorde. Hulle sien die hele Openbaring as een boom, gebeur op een slag en is klaar. So ek dink, met 'n telte, die beter verstaan daarvan, en jy kan self jou eie navorsing gaan doen. Ek weet nie van een manier wat met 'n telte gebruik word, soos wat die amillennial ouens dit wil voorstel. Met 'n telte word altyd gebruik, hier het goed gebeur, hier gebeur die volgende goed. Julle kan reg deur die Bybel gaan lees,
Ek sien nie waar Metatelta inpas soos hierdie ouens dit wil maak. Inpas, is na hierdie dinge. En hierso belangrik, Johannes word nou opgeneem in die hemel. So hierdie is 'n wegraping as sulks. So dis 'n tipe wegraping wat hier gebeur. Johannes self word opgeneem hemel toe. Nou hierdie is nie die wegraping van die kerkie. Ouens met 'n ander tipe siening sê hierdie is waar die kerk weggeneem word. Hulle sê jy luister, jy sien nooit weer die kerk na hierdie oomblik in Openbaring nie. Ek het nie daai siening nie. Ek dink hierdie is net Johannes wat opgeneem word en Christus wys vir hom wat in die toekoms gaan gebeur. So dit is belangrik. So, een van 7 wegrapings. Ek gaan vinnig hier deurgaan. Ons gaan volgende week in diepte oor die wegraping praat. Hierdie is net om vir jou so gevoel te gee, net opgewonde te maak oor volgende week. Harpazo is die Griekse vertaling van wat ons sal noem 'n wegraping. Dit beteken om weggevoer of to caught up. In Latyns is dit basies iets soos rapturo. So dis waarvan ons die woord rapture kry. So enigiemand wat sê wegraping is nie in die Bybel nie, hulle weet nie waarvan hulle praat nie. Dit is in die Bybel. Ek gaan nou vir julle wys. Daar's klomp verse. 1 Tessalonisense 4 vers 17 is die klassiek 'n vers wat verwys na die wegraping van die kerk. So weens ek glo die kerk gaan weggeneem word uit die aarde. Dis natuurlik een van die vreemdste sienings wat jy kan hê. Soos die idee dat mense net gaan poep word opgeneem. Ek verstaan dat dit klink vreemd, maar ons moet ook acknowledge, ons moet ook so sê dat daar's ander plekke in die Bybel wat hierdie genoem word wat ons weet soos Henog wat opgeneem word in die hemel. Jesus is opgeneem in die hemel. Soos Johannes het ons nou 'n voorbeeld. Ek gaan nou vir julle al 7 gee, maar daar's 7 voorbeelde van wegrapings wat ons het in die Bybel en meeste scholars, meeste teoloë sal saamstem oor 6 van die 7, maar hulle hou nie van die wegraping van die kerk. Ek weet nie hoekom nie. Ek dink dit is 'n baie goeie ding dat die kerk weggeraap word, maar in elk geval. So daar in Johannes 10 vers 28, daar word die woord harpazo gebruik. Handelinge 8 vers 39, daar word Filippus weggeraap, ook harpazo. En daar 2 Korintiërs 12 word Paulus weggeraap. Dis nie elke keer is die woord harpazo gebruik nie, maar ek bedoel die konsep is daar. Openbaring 12 vers 15 en Matteus 11 vers 12. So hier is woord kere wat harpazo of die konsep gebruik word in die teks. Anders as net 1 Tessalonisense 4 vers 17. Hier is die 7 wegrapings in die Bybel: Henog, Elia, Jesus Christus, Filippus, Paulus, die gemeente, jy weet die gelowiges, en dan Johannes is die laaste een waarvan ons nou gelees. Ek het gedink is belangrik om dit hier te noem, sodat jy net kan sien, die Bybel praat van wegrapings, en ons moet sensitief wees vir hoe ons dit kan gebruik. En soos ek sê, volgende week in detail, as jy gehou daarvan so ver. Kyk, ek het eintlik net voorgegee asof ek weet waarvan ek praat tot dusver. Volgende week is dit die ding wat ek regtig, dis waar ek my studies voltyds in gedoen het. Die wegraping en Openbaring 6 en Matteus 24, Daniël 9, soos dis my jam. Dis die ding wat ek die meeste van my tyd in my studie spandeer het. So die sê hierdie, Henog, Elia, soek jy om. Henog, Elia, Jesus Christus, Filippus, Paulus, die gemeente, Johannes. Die gemeente is die enigste wat toekomstig is van al daai. Okay, so hierso gaan ons praat oor die troon, vers 2 tot 4. Kom ons lees gou dit. And immediately I was in the spirit, and behold, a throne was set in heaven, and one sat on the throne. And he that sat was to look upon like a jasper and a sardine stone. And there was a rainbow round about the throne, in sight like unto an emerald. And round about the throne were 24 seats, and upon the seats I saw 24 elders sitting, clothed in white raiment, and they had on their heads crowns of gold. So hierso sien ons weer eens, Jesus sit op die Vader se troon, nie op Dawid se troon nie. Jy kan nêrens sien in enigiemand van hierdie dele dat Jesus op Dawid se troon sit nie. Dis belangrik, want soos ek wat glo, Jesus gaan fisies op die aarde regeer. Dit gaan eers gebeur. Hy gaan eers op Dawid se troon sit wanneer hy op die aarde gaan regeer. En dit gebeur nie nou nie. Dis nie nou aan die gang nie. Dis hoekom dit belangrik is. Jasper hierso, ek weet nie wat sê dit in die Afrikaans nie. Is dit Jasper? Is dit 'n Jaspers? Okay. So Jaspers word ook genoem in Openbaring 21 vers 10 tot 11, 'n dui aan dat God is suiwer lig. So as jy bietjie hierdie gaan bestudeer, dis 'n fascinerende rabbit trail waar jy kan ingaan, maar dit praat soos van quantum physics. So as jy bietjie quantum physics ken, dan sal jy verstaan dat alles wat ons hier sien is in 'n simulasie. Is 'n simulation. Soos die atome tussen mekaar het meer spasie as wat dit 'n vaste stof is. En dit wat ons sien is nie regtig, is eintlik net 'n beeld. So met ander woorde, die hemel en God en Christus is meer werklik as wat soos hierdie tafel is. Hierdie tafel is 'n simulasie wat my brein sien. Maar God, Christus in die hemel is 'n werklike plek. So soos ek sê, dis 'n diep rabbit trail. Jy moet eintlik bietjie soos quantum mechanics, jy moet eintlik hierdie fisika goeters gaan bestudeer, maar daar is goeie fisika ouens wat hierdie goed
ken en verstaan en wat soos vir jou sal sê dat dit is so. Hierdie is alles iets wat ons sien en dat die werklikheid wat Christus is ware lig. Hy's pure lig. Maar in elk geval, ek wil nie te deurmekaar maak daaroor nie, maar dit is iets waarvan dit hier praat, dat hy suiwer lig is. Esegiel beskryf die troon van God, dit lyk so safiere, dit wys die glorie van God. So hierdie alles gee ons hierdie beeld van hoe ongelooflik dit gaan lyk om vir God op sy troon te sien. Esegiel 1 vers 26 kan jy gaan kyk as jy meer wil weet daaroor. Moet dit nie verwar met die wit troonoordeel wat eers Openbaring 20 vers 11 is nie. So julle sien, my siening is sensitief vir hierdie tydperke wat ons nou gaan ingaan. Ek gaan vir julle presies wys, hoe lank dink ek dit gaan wees, vandat die wegraping gebeur, Openbaring 6, tot en met die groot wit troonoordeel in Openbaring 20. Jy gaan sien, die Bybel gee vir ons periodes van tyd daar. Dit praat van 1000 jaar, dit praat van 5 maande, dit praat van 'n periode van die 70ste week van Daniël, wat 'n periode van 7 jaar is. Ons gaan presies hierdie goeders kan uitwerk deur getrou te bly aan die skrif en dit ernstig op te neem. Dan die 24 ouderlinge, 'n paar wat jy moet weet van hulle het krone op hulle kop. Die enigste mense wat krone het is mense. As ons in die Bybel gaan kyk, al wie krone kry is mense wat dit ontvang, as jy sekere van daai 5 goed gedoen het. Hulle is nie hemelse wesens nie, dis nie engele of so iets wat hiervan gepraat word nie, dis mense met krone. Sommige mense sien hulle as die geredde kerk. Ek dink nie dit is akkuraat nie. Ek dink die feit dat hy 24 noem daar, praat van 24 fisiese mense. Ek dink die 24 wie dit kan wees, is 12 apostels, en dan 12 groot figure in die Ou Testament. Dalk mense soos Noag, Moses, dis maar net spekulasie op my part. Maar ek sê net, ek dink nie dis die kerk nie, ek dink dit is onakkuraat om te voor te stel as die kerk. Julle gaan nou sien in hoofstuk 5, is daar byvoorbeeld een elder, een ouderling, wat vir Johannes sy hand gee en hom optel. Jy weet wat my laat sê is, hoe pas dit in as dit die kerk is dit nou 1/24ste van die kerk. Jy hoor wat ek sê. So ek dink die akkurate manier, maar weens dis spekulasie, is dat hierdie praat van 12 apostels en dalk 12 Ou Testament figure. Hoekom ek dit ook sê, is dit wys lekker kontinuïteit tussen die twee testamente. Dat daar belang is in die Ou Testament, want hier het ons 12 ouens wat deel is daarvan, en ons het belang in die Nuwe Testament. Dis nie net Nuwe Testament figure wat deel is van hierdie ouderlinge. Maar weens die spekulasie, hierdie 12, dit kan simbolies wees, hierdie 24 van enigiets. Okay. So vers 6, ons gaan aan. Eers vers 5. And out of the throne proceeded lightning and thunderings and voices, and there were 7 lamps of fire burning before the throne, which are the 7 spirits of God. Weens, ek dink is akkuraat om te sê dis die Heilige Gees. And before the throne there was a sea of glass like unto crystal, and in the midst of the throne and round about the throne were 4 beasts, full of eyes before and behind. So die 4 beasts hier, ander tipe vertaling sal sê wesens. Okay, so die vertaling Tyrion word gebruik vir wesens in Openbaring 11, 12 en 17 en dit word hier anders te gebruik. So in daai gevalle is dit 'n negatiewe ding. Dis beasts in die sin van bose figure. Hierdie 4 figure wat ons hier het, hierdie wesens is nie in 'n negatiewe konteks nie. Vers 7, and the first beast was like a lion, and the second beast like a calf, and the third beast had a face as a man, and the fourth beast was like a flying eagle. And the 4 beasts had, each of them, 6 wings about him, and they were full of eyes within, and the rest not day and night, saying, Holy, 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 Lord God Almighty, which was and is to come. So, wat is hierdie hele storie oor? So ook, wat hierdie wesens doen, hulle is anders as die 24 ouderlinge. Kan julle sien, 24 ouderlinge het 'n sekere rol, hierdie ouens is daar om die troon te beskerm. Nou, wat baie interessant is hiervan, die kampe waarin Israel gewandel het, in die wildernis, mag hierna verwys word. So hierdie 4 figure wat jy hier sien, is die 4 figure van die kampe van Israel. Nou wat jy moet weet is, hoe Israel gekamp het, terwyl hulle geloop het. Jy kan jou eie ondersoekie gaan doen, maar dit is baie interessant. So hulle het die tabernakel in die middelste deel gehad, of waar hulle so die tempel of iets sit, en jy mag nie gekamp het buite daai deel van die hierdie tempel nie, of hierdie deel van die tabernakel nie. So met ander woorde, jy moet jou kamp opgestel het direk agter dit. So as jy in die suide was, mag jy net in die suide gekamp het en nie na suidwes of suidoos nie. Jy moes in lyn gekamp het met hierdie tempel. Dieselfde aan die weste, dieselfde aan die noorde en dieselfde aan die ooste. Okay? Nou die interessante deel is jy kan gaan kyk in die Ou Testament, dan praat dit van hoeveel mense gekamp het in Israel in elkeen van hierdie dele. So hierdie leeu word gegee aan een sekere deel, die eagle aan 'n ander deel, en so kan jy gaan uitwerk hoeveel in elke kamp was. Nou, as jy van bo af kyk,
en jy sit hierdie kampe so uit. So byvoorbeeld in die suide deel was dit omtrent 180,000. So hulle moes in 'n ry agter mekaar gesit het. In die weste deel soos 150,000, in die ooste deel 150 en in die noorde deel soos 110,000. Jy kan gesien, jy kan dit mooi in die Ou Testament so gaan uitlê. Nou as jy dit uitbeeld, hoe hierdie ouens gekamp het, dan lyk dit so. Soos wat lyk dit vir julle daai? So hierdie kan 'n verwysing wees na Christus se kruis, in die manier wat die Israeliete gekamp het toe hulle in die wildernis was. So enige gedink is interessant. Ek dink dit is dalk waarvan hy hier praat, maar dit is hoekom hy dalk al hierdie beelde in verskillende goeders noem. Jy kan hierdie self gaan ondersoek as jy wil, maar hierdie is waar daai verskillende dele is. Ja, verskillende stamme. So dit bring ons by Openbaring 5. Ek wil net hierdie laaste deel van Openbaring 4 ook lees. Vers 9. And when those beasts give glory and honor and thanks to him that sat on the throne who liveth forever and ever, the 24 elders fall down before him that sat on the throne and worship him that liveth forever and ever, and cast their crowns before the throne, saying, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. Openbaring 5. Hierdie is awesome. Hierdie gaan 'n cool manier wees om hierdie aand af te sluit. Jy sien my goed is net uit orde uit. Vers 1, Openbaring 5 vers 1. And I saw in the right hand of him that sat on the throne a book written within, and on the backside sealed with 7 seals. And I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, Who is worthy to open the book and to loose the seals thereof? So dit wil voorkom of iets verlore is in die mensdom wat God vashou. Ons het iets verloor wat in God se hande is. Nou kom ons kyk vers 3. And no man in heaven nor in earth, neither under the earth, was able to open the book, neither to look thereon. So ek dink is akkuraat om te sê hierdie ding wat in God se hande is die titelakte tot die wêreld wat Adam verloor het. Adam was bedoel om die heerskappy op die aarde uit te oefen. Nou vandag dink ek, soos ons nou hier sit, is daai titelakte by die Satan. Ek dink Satan is die god van die wêreld. Jy kan hierdie verwysings kry. Hoekom ek dit sê? 2 Korintiërs 4 vers 4 praat Paulus van Satan as die god van die wêreld of die prins van die wêreld, as jy dit so wil sien. So Paulus skryf dit natuurlik na Christus gekruisig is, alles van dit sê hy nog steeds. So as die Satan nie meer die god van die wêreld was na Christus se tyd nie. Ons weet hy was met Christus se tyd verseker die god van die wêreld, want hy het gestaan bo op die berg en vir Jesus gesê, hierso is al die koninkryke, ek gee dit vir jou. Nou hy kan dit net vir hom gee as hy in besit is daarvan. Nou ek dink nie dit het verander toe Paulus geskryf het in 2 Korintiërs 4 vers 4 nie. Ons verstaan dat God is soewerein oor die Satan en oor die wêreld in 'n ultimate sense. Soos as hy dit wil terugneem en hy gaan, as ons aan die einde van Openbaring kom, gaan ons sien, dit gaan in sy besitting wees en hy gaan heers alles van dit, maar op die oomblik is dit die Satan wat die titelakte het. Maar in elk geval, op hierdie stadium in Openbaring 5, dis hoekom ek dink natuurlik is toekomstig van ons nou ook, wat God hierdie titelakte gaan neem en dan moet hy dit oorgee. Nou kom ons kyk weer hierso in vers 3. And no man in heaven, nor in earth, neither under the earth, was able to open the book, neither to look thereon. Hier is 'n interessante deel. Niemand in die hemel nie, niemand op die aarde nie, en niemand onder die aarde nie. Soos ek vir julle laas gesê het, ons het sensitief is vir die idee dat daar 'n onderwêreld, wat nie die hel is nie. Julle gaan sien, die poel van vuur, waarin die onderwêreld nog gegooi gaan word, gebeur eers later in Openbaring. So met ander woorde, hierdie deel onder die wêreld, hy praat van Hades, hy praat van hierdie temporêre houplek vir ongelowiges en al die goeders. So hy sê onder die wêreld is daar ook mense, niemand van hulle kan die boek oopmaak nie. Nou kyk wat sê hy dan in vers 5. And I wept much. Die Griekse vertaling hier sê hy het geween onbeheersbaar. Hy het geruk soos wat hy geween het. En die groot ding daarvan is, ek dink ons lees dit en ons is ook uit geween. Ons verstaan nie wat Johannes gesien het nie. Hier is die titelakte van die wêreld wat die Satan nou het in God se hande. Iemand moet dit vat en niemand is waardig nie. Niemand kan hierdie titelakte neem nie. En hy het besef hoe groot tragedie is dit, dat daar nie een is wat waardig is om die titelakte van die wêreld te kry nie. Because no man was found worthy to open and to read the book, neither to look thereon. En kyk nou wat sê hy nou. And one of the elders saith unto me, Weep not, behold, the Lion of the tribe of Judah, the Root of David, have prevailed to open the book and to loose the 7 seals thereof. Hierso sê hy, geen mens was waardig nie, maar Christus is. Die leeu van Juda
is waardig. Weer interessant, gee hy vir hom 3 titels daar, né? Hy gee vir hom 3 titels van Christus. En interessant, hierdie is als Joodse titels. Hy sê vir hom, the Lion of the tribe of Judah, the Root of David, have prevailed to open the book and to loose the 7 seals thereof. Geen mens was waardig om die heerskappy terug te neem nie, Christus was. And I beheld, and lo, in the midst of the throne, and the 4 beasts, and in the midst of the elders stood a lamb, as it had been slain, having 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of God, sent forth into all the earth. Wie eens 7 spirits of the gods, wys na Heilige Gees. Die horings hier is 'n simbool van krag en eer. Moenie dit verwar met die horings wat ons gaan lees van die Satan en hierdie goeters hier. Dit klink dalk snaaks vir jou ore, maar die horings, as jy die simboliek van die Ou Testament verstaan, wys net na krag en eer wat hy hier vir ons wys. Om baie van hierdie reg te verstaan, moet julle gaan kyk na die boek van Rut. Gaan lees bietjie die hele boek van Rut en dan gaan jy baie waardevolle insig hê van wat hier aan die gang is. So net Rut 4 vers 1 tot 12 gee geleer. As 'n kinsman sy reg oor 'n eiendom wou inneem, moes hy 10 getuies gehad het en dit publiek adverteer. Dieselfde beeld as wat ons hier sien met hierdie 24 ouderlinge word weerspieël in Rut. So jy kan die boek van Rut gaan bestudeer as jy dit verder wil gaan kyk. Dan gaan ons aan. Vers 7. And he came and took the book out of the right hand of him that sat upon the throne. And when he had taken the book, the 4 beasts and 24 elders fell down before the Lamb, having every one of them harps and golden vials full of odors, which are the prayers of the saints. And they sung a new song, saying, Thou art worthy to take the book and to open the seals thereof. For thou wast slain and hast redeemed us to God by the blood out of every kindred and tongue and people and nation. And has made us unto our God kings and priests. Ons nou is laas gesê, kings and priests is 3 mense in die Bybel. Melchisedek, Christus en ons, die kerk. En dan sê hy, and we shall reign on the earth. Waar gaan ons reign? Op die aarde. Ons gaan op die aarde reign. Dis nie 'n simboliese hemel, reign in die hemel nie. Ons is nie nou besig om te reign nie. Hierdie praat van 'n toekomstige koninkryk waar ons gaan reign. Dis hoekom vir julle sê, as jy eers besef hoe gereeld die Bybel praat van 'n aardse koninkryk waarop ons gaan reign, dan sê jy dit oral te sien. Dis reg deur die Bybel. Vers 11, and I beheld and I heard the voice of many angels round about the throne and the beasts and the elders, and the number of them was 10,000 times 10,000 and thousands of thousands, saying with a loud voice, Worthy is the Lamb that was slain to receive power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing. And every creature which is in heaven and on the earth and under the earth, and such as are in the sea and all that are in them, heard I saying, Blessing and honor and glory and power be unto him that sitteth upon the throne, and unto the Lamb forever and ever. And the 4 beasts said, Amen. And the 24 elders fell down and worship him that liveth forever and ever. So soos ek vir julle gesê het, eindig lekker op 'n hoë noot. Ek dink is 'n ongelooflike beeld wat ons hier sien. Christus wat die seels vat, dui daarop dat sy huidige posisie as middelaar kom tot 'n einde en sy posisie om te heers kom nader. So dit wys jou hierdie deel waar Christus nou dien as 'n middelaar word hier kom tot op sy einde. En hierdie is net voor die 70ste week van Daniël waar ons volgende week gaan praat. Hierdie is net voor die groot verdrukking wat gaan plaasvind, die wrath van God wat gaan opval op die aarde. En volgende week gaan ons baie oor dit praat. Volgende week, as jy wil praat van eskatologie in homself, om eindtye studies die beste te verstaan, is die belangrikste. As jy gepla is oor die tydlyn, ek gaan vir julle tydlyn gee en vir julle uitwys van hoe eindtye studies gaan werk. Nou, vir volgende week, as jy wil goed voorbereid wees, lees Daniël 9, lees Matteus 24 en lees Openbaring 6. En gaan kyk veral, waar kan jy vergelykings trek tussen Openbaring 6 en Matteus 24. Maar daai drie moet jy goed onder die knie het om regtig die meeste uit volgende week uit te kry. Okay.